Weke lank besoek 'n miljoenair stilweg die graf van sy broer, wat hy glo vir ewig verloor het. Totdat 'n straatmeisie verskyn en met fermheid sê, "Meneer, hierdie man was gister hier." Die onmoontlike openbaring wek 'n hoop in hom wat so intens is soos die vrees om mal te word. Maar deur die kind se leidrade te volg, ontdek hy dat die verlede dalk meer lewendig is as wat hy dink. Die koue wind sny deur Gustaf Meyer se gesig terwyl hy tussen die grafte van die Kerkhof van Vrede in die hartjie van Kaapstad stap. Die grys lig het blykbaar sy rou gedeel, gelaai met swaar wolke wat gedreig het om enige oomblik uit te sak. Dit was 2 maande sedert sy jonger broer, Rian, heengegaan het na 'n onsuksesvolle hartoperasie. 2 maande van 'n pyn wat nie afgeneem het nie, van 'n afwesigheid wat in elke hoek van sy herehuis in Constantia teenwoordig was. Op 45-jarige ouderdom was Gustaf een van die suksesvolste sakemanne in Suid-Afrika. Sy tegnologiemaatskappy Mentage was miljarde werd. Hy het genoeg geld gehad om feitelik enigiets te koop wat hy begeer het, behalwe die enigste ding wat hy regtig wou hê, sy broer terug. Soos elke dag sedert Rian se heengaan, het Gustaf 'n ryker wit orgidee gebring, sy broer se gunstelinge. Hy het dit versigtig op die swart marmer grafsteen neergesit waar gegraveer was, Rian Meyers, 1990-2025. Ewig in ons harte. Ek mis jou boetie, het hy gemompel, terwyl hy sy das reggetrek het en buk om 'n paar droë blare wat op die graf geval het, skoon te maak. Dit was toe hy, uit die hoek van sy oog, 'n klein figuur opmerk wat hom 'n paar meter verder dopgehou het. 'n Skraal meisie, krullerige en deurmekaar hare, verslete klere en 'n intense blik wat gekontrasteer het met haar brose voorkoms. Sy kon nie ouer as 10 jaar gewees het nie. Gustaf het opgestaan, effens ongemaklik met die onverwagte teenwoordigheid. Hy was gewoond aan die eensaamheid van sy oggendbesoeke aan die kerkhof, 'n ritueel wat hy uitgevoer het voordat hy na die kantoor gegaan het. "Kan ek jou help?" het hy gevra en probeer om sy stemtoon te versag toe hy besef dit is net 'n kind. Die meisie het nie geïntimideer geraak nie. Sy het 'n paar tree nader gekom, haar oë nie op Gustaf gerig nie, maar op die grafsteen agter hom. "Meneer, hierdie man was gister hier," het sy gesê en na Rian se graf gewys. Gustaf het 'n rilling oor sy ruggraat gevoel. Hy het sy voorkop gefrons en gedink hy het verkeerd gehoor. "Wat sê jy?" Die man op die foto, sy het na die klein fotorame wat in die grafsteen ingebou is, gewys, waar Rian se selfversekerde glimlag vir ewig was. "Ek het hom gisteraand op die plein van die Republiek gesien." 'n senuweeagtige laggie het Gustaf se lippe ontsnap. Was dit 'n slegte grap? Of dalk het die meisie sy broer met iemand anders verwar? "Dit is nie moontlik nie," het hy geantwoord en probeer om sy kalmte te behou. "My broer is nie meer onder ons nie." Die meisie het haar skouers opgetrek, asof sy ongeloof verwag is. Hy het 'n grys jas met 'n kappie gedra. Hy het lank na die fontein in die middel van die plein gestaar. Hy het gelyk of hy huil, maar hy het nie hartseer gelyk nie, weet jy. Hy het meer bang gelyk. Elke woord van die meisie was soos 'n naald wat Gustaf se hart deurboor het. Die grys jas met die kappie was Rian se gunsteling. Gustaf het dit vir sy broer se laaste verjaarsdag gegee. "Hoe weet jy dit?" Sy stem het harder uitgekom as wat hy bedoel het. "Wie het jou hierheen gestuur?" "Niemand het my gestuur nie, meneer. Ek slaap soms op die bankies van die plein. Ek het hom daar gesien en toe stop 'n swart motor. Die bestuurder het handskoene gedra. Hy het die deur vir hom oopgemaak en hulle is weg." Gustaf het gevoel sy bene gee in. Hy het teen die koue marmer van die graf geleun om nie te val nie. Dit was onmoontlik dat daardie meisie soveel besonderhede oor sy broer kon weet. Die jas, die bestuurder se handskoene, Rian het altyd daarop aangedring dat sy privaat bestuurder leer handskoene dra, eksentrisiteit wat hy gesê het hy van ou films geërf het. "Wat is jou naam?" het hy gevra en probeer om beheer te herwin. "Lise," het sy geantwoord en haar hand deur haar krullerige hare gehaal. "Maar almal noem my Lis." "Woon jy op straat, Lis?" Die meisie het geknik sonder om skaamte of hartseer te toon. Dit was net 'n feit van haar lewe. Sedert my ma my verlaat het. Dit is al 'n rukkie. Gustaf het diep asem gehaal en probeer om daardie absurde situasie te verwerk. 'n Deel van sy rasionele verstand het gesê dit is onmoontlik dat die meisie lieg of mense verwar. Maar daar was iets in die fermheid van haar blik, in die eenvoud waarmee sy die feite gerapporteer het, wat sy sekerhede begin skud het.
kan jy my na die presiese plek neem waar jy hierdie persoon gesien het? Het hy gevra, verras deur sy eie woorde. 'n Glimlag het Liede se vuil gesig verlig. Ja, ek kan. Maar kan jy eers vir my 'n worsbroodjie koop? Daar is 'n stalletjie by die uitgang van die kerkhof wat baie goed is. Vir die eerste keer in 2 maande het Gustav iets anders as die oorweldigende hartseer wat hom verteer het, gevoel. Dit was 'n vreemde sensasie, mengsel van hoop en vrees wat sy hart vinniger laat klop het. Na 4 later, nadat Liede 2 worsbroodjies en 'n koeldrank verorber het, was hulle op die plein van die Republiek. Die beweging was intens, tipies van 'n woensdagoggend in die middestad van Kaapstad. Haastige uitvoerende beamptes, straatverkopers, afgetrediges wat skaak speel, die stad in sy gewone woesritme. Dit was daar, het Liede gesê en na 'n bankie naby die sentrale fontein gewys. Gustav het 'n koue rilling gekry toe hy na die leë bankie kyk. Dit was 'n gewone plek, niks spesiaals nie. Maar in sy gedagtes het die beeld van Rian daar gesit, na die fonteinwater gekyk en daardie grys jas gedra. Hoe laat het dit gebeur? Dit was laat. Die plein was al amper leeg. Daar was net ek en 'n paar ander haweloses. En is jy absoluut seker dit was die man op die foto? Het Gustav aangedring, nog steeds op soek na 'n rasionele verklaring. Liede het haar oë gerol met die kenmerkende ongeduld van 'n kind. Ja, ek is. Ek het 'n goeie geheue vir gesigte. En hy het daardie merk op sy gesig gehad, net soos op die foto. Gustav het gevries. Die merk? 'n klein litteken op sy regterslaap, die gevolg van 'n kinderongeluk toe die 2 broers bome geklim het op hul groothouer se plaas in Stellenbosch. Hierdie detail was nie sigbaar op die klein foto op die grafsteen nie. Watter merk, Lis? Het hy gevra met 'n beweerige stem. Hier, sy het na haar eie slaap gewys. 'n klein, effens krom litteken. Op daardie oomblik het Gustav se wêreld in duie gestort. Daar was geen manier hoe daardie meisie van daardie detail kon weet nie, tensy sy Rian werklik gesien het. Maar hoe? Hy het self die liggaam in die hospitaal geïdentifiseer. Hy het die begrafnis gereël. Die kus in die graf sien sak. Dit was onmoontlik. Lis, jy het nêrens om te bly nie, reg? Het hy gevra en 'n skielike besluit geneem. Nee. Maar ek sal myself regkry. Sal jy vir 'n paar dae by my huis wil bly? Ek het kos, 'n gemaklike kamer, jy kan 'n warm bad neem. In ruil daarvoor het ek nodig dat jy my alles vertel, absoluut alles wat jy gesien het. Die meisie se oë het groot geword, mengsel van verrassing en wantroue. Jy is nie een van daardie vreemde ouens nie, is jy? Wat kinders seermaak? Nee, Lis. Ek is net 'n man wat probeer verstaan wat met my broer gebeur het. Ek beloof jou jy sal veilig by my wees. En as jy op enige stadium wil weggaan, sal ek jou nie keer nie. Liede het Gustav se gesig vir 'n paar sekondes bestudeer, asof sy opregtheid evalueer. Uiteindelik het sy haar skouers opgetrek. Goed. Maar ek wil 'n McDonald's burger vir aandete hê. 'n Ligte glimlag het op Gustav se lippe verskyn, die eerste in 'n lang tyd. Afgehandel. Op die taxirit na die herehuis in Constantia het Gustav sy kantoor gebel en al sy verpligtinge vir die dag gekanselleer. Daarna het hy nog 'n oproep gemaak, hierdie keer na 'n nommer wat hy weke lank nie geskakel het nie. Anton. Dis Gustav. Ek moet hê jy moet nou na die herehuis kom. Ja, dis dringend. En Anton moenie vir enigiemand vertel dat ons gepraat het nie. Anton Venter was Rian se privaat bestuurder vir meer as 5 jaar. Na die voorval met sy broer het Gustav hom afgedank, nie weens onbevoegdheid of ontrouheid nie, maar omdat sy teenwoordigheid 'n pynlike herinnering was aan Rian se afwesigheid. Toe hulle by die herehuis aankom, het Liede verwonderd na die imposante gebou gekyk. Die groot ysterrekke het outomaties oopgegaan en 'n noukeurig versorgde tuin en die hoofhuis, 'n moderne 3-verdiepingstruktuur met groot glasvensters, onthul. Sjoe. Dit lyk soos 'n huis uit 'n fliek, het sy opgemerk terwyl sy uit die taxi geklim het. Gustav het diskreet geglimlag en haar na die ingang gelei. Die huishoudster, mevrou Garmin, het hulle met 'n uitdrukking van verrassing ontvang toe sy die hawelose meisie sien. Mevrou Garmin, dit is Liede. Sy sal vir 'n paar dae ons gas wees. Berei asseblief die gastekamer op die 2de verdieping voor en voorsien 'n bad en skoon klere vir haar. Die huishoudster, wat dekades lank by die familie was, het net geknik, sonder om vrae te vra.
Jare se diens het haar geleer wanneer om te praat en wanneer om net te gehoorsaam. Kom saam met my, skat, het sy verlede gesê en haar hand uitgesteek. Beloof jy die burger later? Het die meisie vir Gustaf gevra. Padvinder se woord, het hy geantwoord en die tradisionele gebaar gemaak. Terwyl mevrou Carmien lesse geneem het Gustaf na sy kantoor op die eerste verdieping gegaan. Hy het in sy leerleningstoel gesit en na die muur gekyk waar 'n groot foto van hom en Rian was, geneem tydens die inhuldiging van die Mentage hoofkantoor die vorige jaar. Die twee het geglimlag, arms oor mekaar se skouers, die stad Kaapstad wat agter hulle in die verte gestrek het. Sou dit moontlik wees? Kon Rian nog lewe? Indien wel, hoekom sou hy sy eie heengaan vervals? Hoekom sou hy hom aan soveel lyding onderwerp? Die deurklokkie het gelei en hom uit sy gedagtes geruk. Deur die sekuriteitstelsel het hy Anton by die deur gesien staan, 'n middeljarige man, grys hare, altyd onberispelik in sy houding. Laat hom in, het hy deur die interkom opdrag gegee. Minute later het Anton sy kantoor binnegekom, sy gesig ernstig en bekommerd. Meneer Gustaf, hoe kan ek u help? Anton, ek moet hê jy moet heeltemal eerlik met my wees. Het iemand vra oor Rian gevra sedert die voorval? Die bestuurder het gehuiwer, 'n flits van iets, vrees. Skuld het vinnig oor sy gesig gegaan. Nie wat ek weet nie, meneer. En sy private motor. Die swart Mercedes. Nog 'n oomblik van huiwering. Dit is in die maatskappy se motorhuis, soos u beveel het. Gustaf het opgestaan en na die bestuurder gestap. Is jy seker? Want ek het inligting ontvang dat hierdie motor onlangs gesien is. Met 'n bestuurder wat handskoene dra. Anton se gesig het sigbaar bleek geword. Daar moet 'n fout wees, meneer. Ek het self die motor verlede week nagegaan en moenie vir my lieg nie. Gustaf het sy vuis op die tafel geslaan, die frustrasie van 2 maande het skielik ontplof. Wat gaan aan, Anton? Wat steek julle vir my weg? Die bestuurder het 'n tree teruggegee, duidelik verskrik deur die uitbarsting. Meneer, ek kan nie, my broer leef, is hy nie. Gustaf se stem was nou amper 'n fluistering, gelaai met emosie. Anton het nie met woorde geantwoord nie, maar sy blik het alles gesê. Trane het in die bestuurder se oë gevorm en Gustaf se wildste vermoedens bevestig. Hoekom? Het Gustaf gevra en verraai, verward, hoopvol, alles te gelyk gevoel. Hy was in gevaar, meneer. Ons almal was in gevaar. Watter soort gevaar? Gustaf het gevoel sy bloed stol in sy are. Anton het senuweeagtig na die deur gekyk, asof hy bang was dat iemand kon luister. Nie hier nie, meneer. Dit is nie veilig nie. Gustaf het sy oë vernou en die man voor hom geëvalueer. Anton was altyd lojaal aan die Meyers familie. Hy het byna 2 dekades vir hulle gewerk, eers as sekuriteitsbeampte en daarna as Rian se persoonlike bestuurder. Die motor is by jou, is dit nie? Die bestuurder het diskreet geknik. Waar is hy, Anton? Waar is my broer? Ek weet nie, meneer. Ek sweer by die nagedagtenis van my ma, hy het my nie vertel waarheen hy gegaan het nadat. Anton het skielik gestop en besef hy het al te veel gesê. Nadat wat? Nadat hulle sy heengaan vervals het. Gustaf se stem het van woede gebewe. Weet jy wat ek in hierdie 2 maande deurgemaak het? Die hel waarin ek geleef het en geglo het ek het my enigste broer verloor. Dit was nodig, meneer. U broer het geen keuse gehad nie. Gustaf het sy hande oor sy gesig gevee en probeer om daardie bomskok openbaring te verwerk. Sy broer het gelewe. Dit was terselfdertyd die grootste verligting en die grootste verraad wat hy kon dink. Ek moet hê jy moet my nou na kliniek Sint Helena neem, het hy besluit. Dit is waar alles gebeur het. Dit is waar ons sal begin om hierdie storie te ontrafel. Anton het gehuiwer gelyk, maar het uiteindelik met 'n gelate sig ingestem. Ek sal in die motor wag, meneer. Maar ek moet u waarsku om hierdie saak aan te roer, kan ook vir u gevaarlik wees. My broer is enige risiko werd, het Gustaf geantwoord en sy baadjie opgetel. Voordat hy uitgegaan het hy by die kamer verbygegaan waar Lise was. Die meisie het reeds gebad en skoon klere gedra, waarskynlik deur mevrou Carmien voorsien. Sy het nou soos 'n ander kind gelyk, met haar krullerige hare nog nat en haar skoon gesig wat sproete onthul wat voorheen onder die vuilheid versteek was. Lis, ek moet vir 'n paar uur uitgaan. Bly hier by mevrou Carmien.
Sy sal goed vir jou sorg. Gaan jy jou broer soek? Het die meisie gevra en hom verras met haar skerpsinnigheid. Ja. Danksy jou weet ek nou dat hy leef. Liewe het geglimlag, 'n opregte glimlag wat haar kinderlike gesig verlig het. Ek het geweet jy sou my glo. Die meeste volwassenes glo nie wat kinders sê nie. Gustav het nader gekom en haar, in 'n impulsiewe gebaar, kortliks omhels. Dankie, Lis. Jy het hoop teruggebring in my lewe. Kliniek Sint Helena was een van die mees eksklusiewe hospitale in Kaapstad, besoek deur die Kaapstadse elite. Dit was daar waar Rian opgeneem is vir 'n oënskynlik roetine hartoperasie, wat, volgens die dokters, onverwagte komplikasies gehad het. Tydens die rit het Gustav probeer om meer inligting van Anton te kry, maar die bestuurder het ontwykend gebly en daarop aangedring dat hy nie besonderhede geken het nie, dat hy net bevele uitgevoer het. Meneer Gustav, het Anton gesê toe hulle voor die kliniek parkeer, dalk is dit beter dat ek nie saam met u ingaan nie. Daar is mense hier wat my dalk kan herken. Gustav het geknik, al hoe meer geïntrigeerd deur die vlak van sameswering wat Rian se valse heengaan blykbaar omring het. Die ontvangs van die kliniek was elegant en diskreet, met ontwerpersmeubels en sagte beligting. Die ontvangsdame het professioneel geglimlag toe sy hom sien. Goeiemiddag, meneer Meyers. Hoe kan ek u help? Dit was te verwagte dat hulle hom sou ken. Behalwe dat hy 'n openbare figuur in die sakewêreld was, het hy daar in daardie kliniek deurgebring tydens Rian se vermeende siekte. Ek moet dringend met Dr. August Visser praat. Dit is 'n familieaangeleentheid. Dr. Visser was die direkteur van die kliniek en was die dokter wat verantwoordelik was vir Rian se geval. Man met 'n deftige voorkoms, altyd onberispelik geklee, met 'n onberispelike reputasie in die mediese gemeenskap. Ek sal kyk of die dokter u kan ontvang. Wag asseblief in die saal. Terwyl hy gewag het, het Gustav die omgewing met nuwe oë waargeneem. Daardie plek wat hy met die pynlikste verlies van sy lewe geassosieer het nou soos 'n uitgebreide toneel vir 'n wrede misleiding gelyk. Hoeveel mense in daardie kliniek was by die klug betrokke? Dr. Visser self, die verpleegsters, die hele chirurgiese span. Na 'n paar minute het die ontvangsdame hom na die direkteur se kantoor gelei. Dr. Visser het hom met 'n ferm handdruk en 'n glimlag wat nie sy oë bereik het nie, ontvang. Gustav, wat 'n verrassing. Hoe gaan dit? Kom ons slaan die formaliteite oor, dokter, het Gustav geantwoord en die uitnodiging om te sit van die hand gewys. Ek is hier om die waarheid oor my broer te weet. Die dokter het sy uitdrukking onveranderd gehou, maar 'n ligte bewing in sy regterhand het hom verraai. Ek verstaan nie. Ons het al lank oor Jan se geval gepraat. Dit was ongelukkige onvoorspelbare postoperatiewe komplikasie. Gustav het oor die tafel geleun en die dokter in die oë gekyk. My broer leef. Hy is gisteraand op die plein van die Republiek gesien. En ek het rede om te glo dat hierdie kliniek direk betrokke is by die klug van sy heengaan. Dr. Visser het diep gesig en skielik ouer en moeger gelyk. Hy het opgestaan en na die deur gegaan en gekyk of dit goed toe was voordat hy na sy stoel teruggekeer het. Sit, Gustav. Asseblief. Hierdie keer het Gustav gehoorsaam en gevoel dat hy uiteindelik 'n antwoord sou kry. Ek weet nie wat u gehoor het of wie u hierdie inligting gegee het nie, het die dokter begin, maar ek moet u waarsku dat u 'n gevaarlike gebied betree. Daar is dinge wat u beter nie weet nie. My broer is nie regtig nie, is hy? Julle het alles vervals. Die doodsertifikaat, die toetse. Die dokter het nie bevestig of ontken nie, en het hom net met 'n ernstige uitdrukking dopgehou. Wat met 'n pasiënt se liggaam na sy dood gebeur, is 'n sensitiewe kwessie gereguleer deur spesifieke protokolle en die wil van die pasiënt self, indien dit vooraf uitgespreek is. Waarvan praat jy? Die dokter het 'n laai oopgemaak en 'n leer uitgehaal. Daaruit het hy 'n dokument geneem wat hy oor die tafel na Gustav geskuif het. U broer het hierdie magtiging 2 dae voor die operasie onderteken. Hy het versoek dat, in geval van noodlottige komplikasies, sy liggaam onmiddellik na die begrafnisprosedures verras word. Gustav het die dokument met bewende hande geneem. Die handtekening aan die einde was onmiskenbaar Rian se. Dit maak geen sin nie. Rian het nooit oor verrassing gepraat nie. Hy is van kleins af bang vir vuur. Hy het redelik vasberade gelyk toe hy dit onderteken het. Kan ek u verseker, het die dokter geantwoord, sy stem nou sagter. Die prosedure is die dag na die begrafnis uitgevoer, soos versoek.
Die openbaring het Gustaf soos 'n fisiese slag getref. As die liggaam veras is, sou daar geen manier wees om dit op te grawe om te kyk of dit werklik Rian was wat in die kus was nie. Dit was die perfekte plan. Wie anders het hiervan geweet? Wie het die verrassing gemagtig? Sy magtiging was voldoende. Uit respek vir die familie het ons besluit om nie hierdie detail te noem nie, aangesien die roudiens en begrafnis reeds plaasgevind het. Die prosedure was diskreet, slegs met die teenwoordigheid van die nodige span. Gustaf het opgestaan, woede het in sy bors geborrel. "U is tot u nek hierin betrokke, is dit nie, dokter? Wat kry u deur my broer se dood te vervals?" Der Visser het ook opgestaan, sy gesig nou 'n masker van kommer. "Gustaf, asseblief, sak u stem. Ek erken niks van wat u voorstel nie. Ek het net die prosedures verduidelik wat ons gevolg het, streng binne die wet en mediese etiek. Ek sal uitvind wat aangaan. En as u of hierdie kliniek iets gedoen het om my broer te benadeel, sweer ek dat." "Ek dink ons gesprek is verby," het die dokter onderbreek en 'n knoppie op sy tafel gedruk. "Sekuriteit, vergesel asseblief meneer Meyers na die uitgang." Gustaf het die kantoor verlaat voordat die sekuriteit opgedaag het. Sy gedagtes het gewoel met die nuwe inligting. In die hoofsaal van die kliniek het iets sy aandag getrek. Deur die glasdeure het hy 'n swart motor aan die ander kant van die straat sien parkeer. Mercedes identies aan die wat Rian gebruik het. En aan die stuur 'n man met handskoene. Sonder om 2 keer te dink, het Gustaf uit die kliniek gehardloop. Maar sodra hy deur die deur was, het die motor teen hoë spoed weggery. Hy kon nog die nommerplaat sien, dit was regtig Rian se motor. Anton het op die parkeerterrein gewag, blykbaar senuweeagtig. "Ons moet gaan, meneer." Nou. Op pad terug na die herehuis het Gustaf die bestuurder vertel wat hy oor die verrassing ontdek het. "Het jy hiervan geweet?" Anton het sy oë op die pad gehou, maar sy uitdrukking het nog meer gespanne geword. "Ek het later uitgevind. Dit was deel van die plan." "Watter plan, Anton?" "Terwille van die hemel, hou op om in kodes te praat en vertel my wat aangaan." Die bestuurder het diep gesug. "U broer het iets ontdek, meneer. Iets groots wat magtige mense betrek. Hy is gedreig. Die enigste manier om homself en u te beskerm was om te verdwyn. Hoekom het hy my nie vertel nie? Ek kon gehelp het. Ons het hulpbronne, invloed, nie teen daardie mense nie. U het geen idee van hul omvang nie." 'n skielike besef het Gustaf getref. "Die motor, daardie Mercedes wat ek by die kliniek gesien het. Was dit jy?" Anton het sy kop geskud. "Nee, meneer. Ek het die motor vir u broer gelos, soos hy gevra het." As iemand dit nou gebruik, die bestuurder het nie die sin voltooi nie, maar die vrees in sy oë was sprekend. Terug by die herehuis het Gustaf Lize in die sitkamer gevind, besig om die beloofde burger te eet, terwyl sy tekenprente op die enorme platskerm verkyk het. Die byna huislike toneel het gewelddadig gekontrasteer met die warrelwind van onthullings en gevare wat nou sy lewe omring het. "Haai, Liz," het hy gesê en 'n glimlag geforseer. "Hoe is die burger?" "Dis die beste wat ek nog geëet het sy geantwoord, met haar mond vol, "Jou huis is ongelooflik. Mevrou Carmine het vir my al die kamers gewys. Daar is selfs 'n swembad." Gustaf het gedistreerd geknik, sy gedagtes het nog steeds alles verwerk wat hy ontdek het. As wat Anton gesê het waar was, en Rian is deur magtige mense bedreig, dan was sy eie herehuis dalk nie veilig nie. "Liz, ek dink jy sal langer hier moet bly as wat ek gedink het. Is dit reg vir jou?" Die meisie het haar skouers opgetrek, met die natuurlikheid van iemand wat al baie erger situasies deurgemaak het. "Vir my is dit reg, dit is beter as om op straat te slaap. Ek sal seker maak dat niks sleg met jou gebeur nie," het Gustaf beloof en 'n vreemde verantwoordelikheid gevoel vir daardie kind wat hoop teruggebring het in sy lewe. Daardie nag, nadat Lize in die gastekamer aan die slaap geraak het, het Gustaf ure lank sy kantoor omgekeer, op soek na enige leidraad wat Rian dalk agtergelaat het. Sy broer was altyd noukeurig en het alles tot in die fynste besonderhede beplan. As hy sy eie heengaan vervals het, sou hy sekerlik 'n boodskap, leiding vir Gustaf agtergelaat het, sou iets verkeerd loop. Dit was amper teen dagbreek dat Gustaf, uitgeput en op die punt om op te gee, iets gevind het. Weggestekene ou lesenaar wat aan hul pa behoort het, 'n verseelde brief, met Rian se onmiskenbare handskrif. Met 'n kloppende hart het Gustaf die koevert oopgeskeur en begin lees.
My broer, as jy dit lees, het iets nie volgens plan verloop nie. Ek hoop jy kan my eendag vergewe vir die lyding wat ek veroorsaak het. Glo my as ek sê ek wou jou nooit seermaak nie, maar daar was geen ander uitweg nie. Ek het iets ontdek wat ek nooit moes ontdek het nie. Gevaarlike mense, sommige baie naby aan ons, is betrokke by 'n skema wat alles wat ons gebou het in gevaar stel. Hulle het my probeer stilmaak, en toe ek besef hulle sal nie opgee nie, moes ek die moeilikste besluit van my lewe neem. As iets gebeur, moenie antwoorde by die graf soek nie. Soek dit in die huis wat ons nooit klaar gemaak het nie. Met liefde, altyd jou broer. Rian. Gustav het die brief op die tafel laat val, trane het vrylik oor sy gesig gestroom. Die huis wat ons nooit klaar gemaak het nie, kon net verwys na die Mentes uitbreidingsprojek wat hulle in die buitewyke van Stellenbosch begin het, 'n konstruksie wat verlaat is toe Rian se vermeende siekte begin het. Die son het begin opkom toe Gustav uiteindelik aan die slaap geraak het, uitgeput na die nag van openbaringe. Hy het nie lank gerus nie, hy het minder as 2 uur later skielik wakker geword, met aanhoudende klop op sy deur. Meneer Gustav. Dit was mevrou Carmien se stem. Die meisie wil met u praat. Sy sê dis dringend. Gustav het vinnig opgestaan, nog steeds geklee in die klere van die vorige dag. Hy het die deur oopgemaak en die huishoudster met 'n bekommerde uitdrukking en liefde net agter haar gevind, haar oë groot van vrees. Wat het gebeur, Lis? Daar is 'n man wat foto's van die huis neem, het die meisie gesê en na die gangvenster gewys. Hy is agter daardie groot boom versteek. Ek het hom gesien toe ek wakker geword het om water te drink. Gustav het na die venster gehardloop, maar daar was niemand meer sigbaar nie. Die enorme jacaranda-boom wat naby die muur gestaan het, het 'n bevoorregte uitsig op die herehuisgebied en was 'n perfekte punt vir toesig. Is jy seker van wat jy gesien het, Lis? Ja, ek is. Hy het 'n groot kamera gehad, soos die van 'n verslaggewer. En hy het ook op sy selfoon gepraat. Mevrou Carmien het haar kop geskit, wantrouig. Dit moet 'n paparazzi wees, meneer Gustav. Sedert u gister al u afsprake gekanselleer het, moet die pers spekuleer. Maar Gustav het geweet dit was nie 'n eenvoudige paparazzi nie. Dit was toesig. As Rian geleef het en deur gevaarlike mense agtervolg is, het Gustav nou, toe hy begin ondersoek instel, ook 'n teiken geword. Mevrou Carmien berei 'n tas vir my en klere vir Lidde voor. Ons gaan vir 'n paar dae weg. Gaan u my saamneem? Het die meisie verras gevra. Natuurlik. Jy is my hoofgetuie, onthou. 'n Glimlag het Liede se gesig verlig, vinnig vervang deur 'n frons. Maar wat as hierdie man jou broer se vriend is? Dalk probeer hy jou vind. Gustav het die moontlikheid oorweeg. Dit was waar dat nie almal wat by daardie komplot betrokke was, vyande hoef te wees nie. Dalk het Rian iemand gestuur om te kyk of hy die boodskap verstaan het. In elk geval, ons moet hier weg, het hy besluit. As dit 'n vriend is, sal hy 'n manier vind om ons te kontak. As dit 'n vyand is, sal ons dit nie vir hom maklik maak nie. Na 4 later het Gustav en Liede die herehuis deur die agteringang verlaat, waar Anton hulle met 'n ander motor gewag het, 'n diskrete grys Hyundai, niks soos die luukse voertuie wat die sakeman gewoonlik gebruik het nie. Waarheen, meneer? Het die bestuurder gevra. Stellenbosch. Die verlate konstruksie van die Horizon-projek. Anton het sy oë groot gemaak, duidelik verras deur die bestemming. Is u seker? Daardie plek is maande lank gesluit. Ek is absoluut seker. Dit is waar ons antwoorde sal vind. Tydens die rit op die een snelweg het Gustav vir Liede in eenvoudige terme verduidelik wat aangaan. My broer het vir my leidrade gelaat. Ek glo hy het alles beplan sou hy moes verdwyn. Die konstruksie in Stellenbosch sou die nuwe hoofkantoor van ons maatskappy wees, 'n projek wat ons saam begin het, maar nooit klaar gemaak het nie. Is dit soos 'n skattejag? Het die meisie gevra, haar oë het geblink van kinderlike opgewondenheid, blykbaar onbewus van die werklike gevaar van die situasie. So iets het Gustav liggies geglimlag. Liede se onskuld was 'n vars bries te midde van die verstikkende spanning van die afgelope dae. Die Horizon-projek was in 'n afgeleë gebied geleë, omring deur 'n bewaarde bos in die buitewyke van Stellenbosch. Dit was 'n ambisieuse kompleks wat navorsingslaboratoriums, kantore en selfs 'n klein woonbuurt vir werknemers sou insluit. Die konstruksie is opgeskort toe Rian die vermeende hartprobleme begin toon het wat in sy operasie geëindig het.
Toe hulle aankom, het hulle die plek presies gevind soos dit gelaat is, 'n imposante maar onvolledige konstruksie met steiers nog opgestel en materiale bedek met stowwerige seile. 'n Vervagte bord by die ingang het aangekondig: "Hier word die toekoms gebore, Horizon-projek Mantech." Dit lyk spookagtig, het Lise opgemerk en na die hoofgebou gekyk, 'n moderne 3-verdiepingstruktuur met groot glasvensters, sommige nog bedek met beskermende films. "Bly naby my, Lis," het Gustaf opdrag gegee, terwyl hulle deur die verlate konstruksiegebied geloop het. Anton het in die motor gebly en die ingang dopgehou. Hulle het 'n sein ooreengekom, 3 kort toeters sou gevaar beteken. Die binnekant van die hoofgebou was in 'n gevorderde stadium van konstruksie, met mure reeds geverf en sommige glasafskortings geïnstalleer. Gustaf het die plek goed geken, hy het aktief aan die projek deelgeneem, saam met Rian. Die hoofkantoor, wat deur die 2 broers beset sou word, was op die 3de verdieping met 'n panoramiese uitsig oor die bewaarde bos. "Dit is waarheen ons moet gaan," het hy gesê en na die noodtrap gewys, aangesien die huispakke nie gewerk het nie. Lise het die trappe sonder klagtes geklim en 'n verrassende weerstand getoon vir 'n kind wat so lank op straat deurgebring het. Op die 3de verdieping het Gustaf voor 'n dubbele donker houtdeur gestop, die enigste een wat reeds heeltemal op daardie vloer geïnstalleer was. "Dit sou ons kantoor wees." Rian het daarop aangedring om hierdie kamer voor die res klaar te maak. Hy het gesê ons het 'n plek nodig om te dink wanneer ons die werke kom toesig hou. Toe hy die deur oopmaak, het Gustaf 'n rilling gevoel. Die kamer was feitelik gereed, met meubels bedek met wit doeke om dit teen stof te beskerm. Groot vensters het 'n skouspelagtige uitsig oor die bosgebied, nou verlig deur die oggendson. "Waarvoor soek ons?" het Lide gevra en nuuskierig rondgekyk. "Ek is nie seker nie. Iets wat Rian dalk vir my gelos het." Gustaf het die kantoor metodologies begin ondersoek. Hy het die laaie van die hooflesenaar, die ingeboude boekrakke, selfs agter die skilderye wat reeds gehang het, nagegaan. Niks. Na byna 'n uur van vrugtelose soektog, het hy gefrustreerd in een van die leunstoele gaan sit en 'n klein wolk stof opgewek. Lide, wat stil gebly het tydens die soektog, het een van die mure genader. "Daar is 'n nommer hier," het sy gesê en na 'n klein, byna onmerkbare inskripsie naby die plint gewys. Gustaf het nader gekom. Iemand het met potlood, in klein letters, die nommer 1990 geskryf. Rian se geboortejaar. "Goed gesien, Lis," het hy uitgeroep en die muur met meer aandag ondersoek. Dit was toe hy iets opmerk, 'n klein onreëlmatigheid in die houtbekleding wat die muur bedek het. Hy het die plek gedruk en 'n sagte klik het 'n versteekte kompartement onthul, 'n kluis in die muur ingebou. 'n Geheime wegkruipplek. Het Lise gefluister, beïndruk. "Soos in die flieks." Gustaf het geglimlag. Sy broer het altyd 'n teatrale kant gehad. Die kluis het 'n numeriese klavier gehad. Sonder om te huiwer, het hy 1990 ingetik. Niks het gebeur nie. "Dalk is dit die volle datum," het Lide voorgestel. "Soos dag en maand ook." Gustaf het verskeie kombinasies probeer met Rian se geboorte, 07051990, 05071990 in Amerikaanse formaat. Geen het gewerk nie. "Dit moet iets meer persoonlik wees, iets wat net ons twee sou weet," het hy gedink. Skielik het hy 'n idee gekry. Die datum waarop hulle Mantech saamgestig het, 23 April 2012. Hy het 23042012 ingetik. Die kluis het 'n sagte biep gegee en die deur het oopgegaan. Binne was 'n bruin leerleer en 'n swart geheustokkie. Gustaf het die leer met bewende hande geneem. Toe hy dit oopmaak, het hy tientalle dokumente gevind, kontrakte, transkripsies van gesprekke, foto's, bankstate. Hy het vinnig daardeur geblaai en probeer verstaan waaroor dit gaan. Dit was bewyse van 'n komplekse skema wat regeringsamptenare, uitvoerende beamptes van ander maatskappye en lede van die Mantech Raad self betrek het. "My God," het hy gemompel terwyl die stukke begin inpas het. Dit is wat Rian ontdek het. Die dokumente het 'n skema van tenderbedrog, oorgefaktureerde kontrakte en die verduistering van openbare fondse in tegnologieprojekte onthul. Groot name in die Suid-Afrikaanse sake en politieke toneel was betrokke, insluitend Karel Meinhardt, finansiële direkteur van Mantech en 'n persoonlike vriend van Gustaf vir meer as 20 jaar. Terwyl Gustaf die dokumente ondersoek het en die skok van die onthullings geabsorbeer het, het Lide na die venster geloop.
"Daar kom 'n motor aan," het sy skielik gesê. "'n Swart motor." Gustav het vinnig die dokumente in die leer gebere en na die venster gehardloop. 'n Swart Mercedes, identies aan Jansen, het net langs Anton se motor gestop. Hy kon nie duidelik sien wie aan die stuur was nie, maar hy het gesien toe Anton uit die Hyundai klim om met die bestuurder van die Mercedes te praat. "Is dit dalk jou broer?" het Lide hoopvol gevra. "Ek weet nie, Lis. Maar ons kan nie 'n risiko loop nie." Gustav het die leer en die geheuestokkie geneem en dit in sy baadjie gebere. Hy het vinnig na die deur gestap, maar voordat hy dit kon bereik, het hy die sein gehoor wat met Anton ooreengekom is, 3 kort toeters. "Gevaar. Kom, Lis, ons moet 'n ander uitgang vind." Hulle kon nie die hooftrap gebruik nie. Gustav het onthou dat die projek 'n dienstrap aan die agterkant van die gebou ingesluit het, nog in aanbou, maar bruikbaar. Hierlangs, het hy gesê en Lide deur die swak verligte gang gelei. Terwyl hulle gehardloop het, het hulle stemme van die verdieping onder gehoor. Mense het die gebou binnegekom. Die dienstrap was skaars meer as 'n tydelike metaalstruktuur, sonder behoorlike handreëlings in sommige gedeeltes. Gustav het Lide se hand geneem en die trappe so stil as moontlik afgeklim. "Pas op waar jy trap," het hy gefluister. Hulle was op die 2de verdieping toe hulle voetstappe bo hulle gehoor het. Iemand het ontdek waarheen hulle gevlug het. "Hulle is op die dienstrap," het 'n manlike stem geskree. Gustav se hart het gejaag. Hy het sy pas versnel en Lide feitelik gedra op die gevaarlikste gedeeltes. Toe hulle die grondvloer bereik het, het hulle na die agterkant van die gebou gehardloop, waar die konstruksie oopgegaan het na die gebied wat die werknemers parkeerterrein sou wees. Daar het Lide na 'n opening in die heining wat die terrein omring het, gewys. Dit was 'n klein gaping, maar genoeg vir hulle om deur te gaan. Aan die ander kant was die bewaarde bos. As hulle dit kon bereik, sou hulle 'n kans hê om hul agtervolgers af te skud. Hulle het gebuk en deur die opening gegaan presies toe hulle stemme hoor naderkom. Hulle het in 'n sigzagpatroon tussen die bome gehardloop, al hoe verder van die konstruksie af. Na 'n paar minute se hardloop het Gustav uit asem gestop om te kyk of Lise reg was. Die meisie het moeilik asem gehaal, maar het geen vrees getoon nie, net opgewondenheid. "Dit is beter as enige fliek," het sy opgemerk terwyl sy asem skep. "Dink jy daardie mense wil jou broer vang?" Gustav het somber geknik. "En nou wil hulle ons ook vang. Ons moet aanhou beweeg." Hulle het nog 'n halfuur deur die bos geloop en probeer om 'n konstante rigting noord te hou, waar Gustav geweet het hulle 'n sekondêre pad sou vind. Sy selfoon het geen sein daar gehad nie, so hy kon nie hulp ontbied nie. "En jou bestuurder?" het Lide gevra. "Sal hy reg wees?" Gustav het nie dadelik geantwoord nie. Anton se sein het gevaar aangedui, maar hy kon nie sê of hy self in gevaar was nie of net gewaarsku het oor die aankoms van vreemdelinge. "Anton weet hoe om vir homself te sorg," het hy uiteindelik gesê. "Hy werk al lank vir my familie." Toe hulle uiteindelik die pad bereik het, was die son al hoog in die lug. Dit was 'n stil pad, hoofsaaklik deur plaasboere gebruik. "En nou?" het Lide gevra, duidelik moeg na die lang stap. "Nou moet ons vervoer en 'n veilige plek kry om hierdie dokumente te ondersoek." Asof om sy gebede te beantwoord, het hulle 'n vragmotor stadig sien naderkom. Gustav het gewaai en hom in die middel van die pad geplaas om te verseker dat die voertuig sou stop. Die vragmotor, oud en stowwerig, het vrugte vervoer. Die bestuurder, 'n vriendelike ouer man, het nuuskierig na die vreemde dieu gekyk, 'n man in dierklere, hoewel nou vuil en gekrekel, en 'n klein meisie, albei het uit die bos verskyn. "Kan ek help? Ons het 'n probleem met ons motor gehad, verder op die pad," het Gustav gelieg. "Kan u ons 'n ry gee na die naaste petrolstasie?" Die man het 'n oomblik wantrouig gekyk, maar toe hy Lise sien, het sy gesig versag. "Natuurlik, klim op. Ek is op pad na Stellenbosch, ek kan julle by die petrolstasie by die ingang van die stad aflaai." Tydens die rit het Gustav waaksaam gebly en voortdurend gekyk of hulle agtervolg word. Die vragmotorbestuurder, wat homself as Oom Koos voorgestel het, het 'n paar keer probeer om 'n gesprek aan te knoop, maar Gustav het net die minimum nodige geantwoord. Lise, aan die ander kant, het die ou vragmotorbestuurder bekoor met haar geselsery en 'n uitgebreide storie uitgedink oor hoe sy en haar pa deur die platteland gereis het om skaars voëls te fotografeer en hoe die motor tydens 'n ekspedisie in die bos gebreek het. "Jou dogter het 'n groot verbeelding," het Oom Koos lagend opgemerk.
Gustav het net geglimlag, beïndruk met die meisie se gemak. Vir iemand wat op straat groot geword het, het Liede geweet hoe om aan te pas en oortuigende stories te skep, 'n vaardigheid wat waarskynlik as 'n oorlewingsmeganisme ontwikkel is. By die petrolstasie by die ingang van Stellenbosch het hulle van oom Koos afskeid geneem en hom bedank vir die hulp. Gustav het water en 'n paar versnaperinge vir Lise gekoop, terwyl hy die volgende stap oorweeg het. Hulle kon nie dadelik na Kaapstad terugkeer nie, sy here hy sou waarskynlik dopgehou word. Hulle kon ook nie Anton of enige ander werknemer op daardie oomblik vertrou nie. Hulle het 'n veilige plek nodig gehad waar hulle die dokumente en die inhoud van die geheustokkie in vrede kon ondersoek. Lis, was jy al voorheen in Stellenbosch? Het hy gevra terwyl hulle op 'n bankie buite die geriefswinkel gesit het. Nooit nie, het sy geantwoord en 'n toebroodjie met aptyt gebyt. Is dit mooi? Dit het sy bekoring. Ek is hier gebore, weet jy. My grootouers het 'n plaas in die buitewyke van die stad gehad. Nidee het in sy gedagtes begin vorm. Die grootouers se plaas. Hy was jare lank nie daar nie, sedert sy ouma gesterf het en die eiendom verlaat is. Die familie het nooit besluit wat om met die plek te doen nie, en dit is uiteindelik vergeet, 'n oorblyfsel van 'n eenvoudiger tyd. Lis, ek dink ek weet waarheen ons moet gaan. Die ou Meyersplaas was ongeveer 20 km van Stellenbosch af, in 'n afgeleë landelike gebied wat moeilik bereikbaar was. Nadat hulle 'n taxi na die naaste punt geneem het, moes Gustav en Lise byna 2 km op 'n grondpad loop voordat hulle by die eiendom aangekom het. Is dit nog ver? Het Liede gevra en haar moe voete gesleep. Ons is amper daar. Sien jy daardie houthek daarvoor? Dit is die ingang van die plaas. Die hek was half bedek met klimplante wat die lang tydperk van verlating aangedui het. Gustav het dit met 'n mate van moeite oopgestoot en die twee het die eiendom binne gegaan. 'n Kronkelende paadjie het na die hoofhuis gelei, 'n eenvoudige maar bekoorlike konstruksie met 'n wye stoep wat die hele voorkant omring het. Sjoe. Dit lyk soos 'n huis uit 'n westerse fliek, het Lise opgemerk en vir 'n oomblik haar moegheid vergeet. Gustav het geglimlag, getref deur 'n golf van nostalgie. Hoeveel somers het hy daar deurgebring, saam met Rian deur die boorde gehardloop, in die stroompie wat die eiendom deursny het, geswem, na sy oupa se stories op die stoep geluister, terwyl hulle vars geplikte koeiawels geëet het. My oupa het hierdie huis met sy eie hande gebou, het hy verduidelik terwyl hulle die trappe van die stoep opgeklim het. Dit was hier waar ek geleer het om fiets te ry, vis te vang, te droom. Die sleutel was nog steeds op dieselfde plek weggesteek, onder 'n vals klip naby die varingpot, nou droog en dood. Sommige gewoontes het nooit in die Meyers familie verander nie. Die binnekant van die huis was stowwerig en daar was 'n reuk van mif in die lug, maar die struktuur het stewig gelyk. Ou meubels bedek met wit lakens, familiefoto's aan die mure, 'n klipkaggel in die hoofvertrek, alles presies soos Gustav dit onthou het, behalwe vir die natuurlike slytasie van tyd en verwaarlosing. Kom ons laat 'n bietjie lig in, het hy gesê en die vensters oopgemaak. Daarna sal ons iets voorberei om te eet. Daar moet blikkies kos in die spens wees. Terwyl Liede nuuskierig die huis verken het, het Gustav in die spens 'n voorraad nie bederfbare voedsel gevind wat die opsigters vir noodgevalle aangehou het. Daar was ook 'n dieselgenerator wat, verbasend genoeg, nog gewerk het. Binnekort het hulle elektrisiteit gehad, wat dit moontlik gemaak het om die klein yskas aan te skakel en lig te hê teen skemer. Na 'n eenvoudige maaltyd van ingemaakte sardientjies met beskuitjies, kon Gustav uiteindelik konsentreer op die dokumente wat hy uit die kluis gehaal het. Hy het dit op die kombuistafel uitgesprei en elkeen noukeurig ondersoek terwyl Liede, uitgeput deur die dag se avonture, op die ou bank in die sitkamer geslaap het. Die papiere het 'n komplekse web van korrupsie en afpersing onthul. Klaarblyklik het 'n groep uitvoerende beamptes van Mentage, onder leiding van Karel Meinhardt, saamgespan met invloedryke politici om regeringskontrakte vir tegnologie te bedrieg. Hulle het spookmaatskappye gebruik om fondse te verduister en dienste te oorfaktureer, wat miljoene winste genereer het wat tussen die deelnemers aan die skema versprei is. Maar die skokkendste was om te ontdek dat Rian die hoofteiken was, nie omdat hy die skema ontdek het nie, maar omdat hy in die geheim 'n tegnologie ontwikkel het wat die bedrieglike kontrakte verouderd sou maak. Dit was 'n revolusionêre digitale sekuriteitsplatform wat die kwesbaarhede wat die groep vir hul afwykings uitgebuit het, sou uitskakel. Die Aurora-projek het Gustav gemompel en die kodenaam in sy broer se aantekeninge herken.
Rian het hierdie projek 'n paar keer genoem, maar altyd vaagweg en gesê dit is iets wat die spel sou verander. Die geheuestokkie het nog meer gedetailleerde inligting bevat, bronkodes van die Aurora-projek, opnames van kompromitterende gesprekke, bankstate van buitelandse rekeninge, alles noukeurig deur Rian gedokumenteer voor sy verdwyning. Het jy nou verstaan hoekom ek moes weggaan? Het 'n stem agter hom gesê. Gustav het skielik omgedraai en amper die stoel omgestamp. By die kombuisdeur het 'n man gestaan wat 'n grys jas met 'n kappie gedra het. Toe hy die kappie laat sak, het hy die gesig onthul wat Gustav nooit weer verwag het om te sien nie. Rian, het hy gefluister sonder om sy eie oë te kan glo. Die twee broers het mekaar lank in stilte aangestaar. Rian het maarder gelyk met 'n ongeskeurde baard en diep donker kringe onder sy oë, maar dit was onmiskenbaar. Die klein litteken op sy regterslaap, die groen oë soos Gustav se, die manier waarop hy sy kop effens gekantel het as hy senuweeagtig was, dit was sy broer lewendig. Hoe het jy my gevind? Kon Gustav uiteindelik vra? Anton, het Rian geantwoord. Hy het my gewaarsku dat jy alles ontdek het en waarheen jy op pad was. Hierdie plek was ons beste weddenskap. Ek het geweet jy sou ons kinderjare se toevlugsoort onthou. Gustav het stadig opgestaan, nog steeds besig om die skok te verwerk om sy broer lewendig voor hom te sien. 'n Deel van hom wou hom omhels, 'n ander deel wou hom slaan vir al die lyding wat hy veroorsaak het. Het jy 'n idee wat ek deurgemaak het? Sy stem het van emosie gebewe. Jy het my laat glo dat jy vir ewig weg is. Vir 2 maande het ek in die hel geleef. Rian het sy oë laat sak, sigbaar geëmosioneerd. Ek weet. En ek sal die res van my lewe probeer om daarvoor te vergoed. Maar ek het geen keuse gehad nie, Gustav. Hulle sou my permanent uitgeskakel het, en waarskynlik jou ook. Voordat Gustav kon antwoord, het Lize by die deur verskyn en haar slaperige oë gevryf. Wat is daardie geraas? Sy het skielik gestop toe sy Rian sien, haar oë het groot geword. Dis hy. Die man van die kerkhof. Ek het gesê ek het hom gesien, het ek nie. Rian het verras na die meisie gekyk, toe na Gustav. Wie is sy? Dit is Lize. Sy het jou op die plein van die Republiek gesien en my vertel. Dit is hoe ek ontdek het dat jy leef. 'n Glimlag het Rian se lippe gekrul terwyl hy gebuk het om op die meisie se hoogte te kom. Dan skuld ek my dank aan jou, Lize. Dankie dat jy my broer na my toe gebring het. Lize het geglimlag, bekoor deur die aandag, maar gou het haar gesig ernstig geword. Daar is mense agter julle. Gevaarlike mans. Hulle was vandag in daardie gebou. Rian het ernstig geknik. Ja, en hulle sal nie maklik opgee nie. Daarom moet ons vinnig optree. Die 3 het aan die kombuistafel gesit en Rian het in detail verduidelik wat hy ontdek het en hoekom hy sy eie heengaan moes vervals. Dit het begin toe ek ongereeldhede in die maatskappy se rekeninge gevind het. Bedrae wat nie klop nie, kontrakte met vreemde klousules, vergaderings waaruit ek doelbewus uitgesluit is. Ek het diskreet begin ondersoek instel en ontdek dat Karel in die middel van alles was. Karel. Gustav kon dit skaars glo. Hy is feitelik familie. Dit is wat hom perfek maak vir die werk, het Rian bitter geantwoord. Wie sou die goeie ou Karel verdink, wat op vakansie daar by ons huis eet en jou seun se peetpa is? Gustav het die etes, die visvanguitstappies, die raad wat Karel altyd gegee het, onthou. Die verraad het 'n bitter smaak in sy mond gelaat. Toe ek die omvang van die skema en die betrokke mense besef het, het ek verstaan dat ek in werklike gevaar was, het Rian voortgegaan. Ek het probeer om jou diskreet te waarsku, maar hulle het my dopgehou. Hulle het my boodskappe onderskep, my bewegings gemonitor. Dit was toe ek besluit het ek moet verdwyn om al die bewyse te versamel en die skema heeltemal te ontwrig. En die operasie, die hartsiekte, was alles 'n klug. Die operasie was weliswaar werklik. Rian het sy hemp oopgemaak en 'n onlangse litteken op sy bors onthul. Ek het 'n klein klipprobleem gehad wat reggestel moes word. Ons het die geleentheid gebruik om my heengaan te vervals. De Visser is 'n ou familievriend. Hy het ingestem om te help toe ek hom die bewyse gewys het van wat aan die gang was. Wie was in die kus? Het Gustav gevra, sy gedagtes het nog steeds al die openbaringe probeer verwerk. Niemand. Dit was net 'n kus met gewig. Die verrassing was die finale aanraking om te verseker dat niemand later kon ondersoek instel nie.
Lize, wat die gesprek in stilte gevolg het, het ingegryp. As jy leef, hoekom het jy teruggegaan na die plein? Was dit nie gevaarlik nie? Rian het geglimlag vir die meisie se skerpsinnigheid. Dit was 'n berekende risiko. Ek moes Anton vind om sekere dokumente terug te kry wat hy vir my bewaar het. Die plein was ons noodvergaderplek. En die swart motor. Die Mercedes wat ons by die kliniek gesien het. Rian se gesig het somber geword. Dit is die kommerwekkende deel. Dit was nie ek nie. Karel se mans het die motor gevind wat Anton gebruik het om my te help. Hulle gebruik dit om mense wat met my verbind is op te spoor. Rilling het Gustaf se ruggraat afgeloop. Weet hulle dat ons hier is? Nog nie, maar dit sal nie lank duur nie. Daarom moet ons nou optree. Ek het al die nodige bewyse versamel om aan die owerhede te oorhandig, maar ons moet dit op die regte manier doen, anders sal hulle alles kan toesmeer. Wat stel jy voor? Rian het die skootrekenaar wat hy in sy rugsak gedra het, oopgemaak. Ek het 'n volledige dossier voorberei. Alles is hier, name, datums, bedrae, opnames. Ons moet dit direk aan die prokureur-generaal oorhandig, sonder tussengangers. Ek het 'n kontak by die SAPT wat ons kan help om hom te bereik. Terwyl die broers die besonderhede van die plan bespreek het, het Lize, wat uitgegaan het om meer van die huis te verken, teruggehardloop kombuis toe, haar gesig bleek van vrees. Daar kom motors aan. Ligte op die pad. Rian het dadelik opgestaan en na die venster gegaan. Aan die horison kon die weerkaatsing van kopligte gesien word wat op die grondpad naderkom. Vloek, hulle het ons vinniger gevind as wat ek verwag het. Hoe? Het Gustaf gevra en vinnig die dokumente wat oor die tafel gestrooi was, bymekaar gemaak. Jou selfoon. Het jy dit aangehou tydens die vlug? Gustaf het bleek geword en sy fout besef. Ja, dit was sonder sein, so ek het nie gedink nie, selfs sonder sein kan hulle die benaderde ligging opspoor. Rian het sy rugsak gegryp en die skootrekenaar daarin geberre. Ons het nie veel tyd nie. Gryp net die noodsaaklikhede. Gustaf het die dokumente en die geheuestokkie in sy baadjie geberre, terwyl Rian 'n pistool wat hy aan sy gordel gedra het, nagegaan het. Dra jy nou 'n wapen? Het Gustaf verras gevra. Net vir noodgevalle, het Rian geantwoord. En dit tel beslis as een. Die kopligte was nou nader. Ten minste 2 voertuie het genader. Ons moet deur die agterkant uit, het Rian gesê. Daar is 'n paadjie wat na die stroom lei. As ons dit kan oorsteek, kan ons by die buureiendom uitkom. Ek het 'n motor nie ver daarvandaan weggesteek nie. Wat as hulle die huis omsingel? Het Lize gevra, nou duidelik bang. Rian het gebuk en sy hande op die meisie se skouers geplaas. Moenie bekommerd wees nie, Liz. Ek sal nie toelaat dat iets met jou of my broer gebeur nie. Ek beloof. Die gebaar van liefde het die meisie blykbaar gekalmeer en sy het moedig geknik. Kom ons gaan deur hierdie deur, Rian het na sy uitgang van die kombuis gewys. Bly laag en moenie geraas maak nie. Die 3 het stil uit die huis gegaan en gebuk om nie gesien te word nie. Buite was die nag helder met die volmaan wat die terrein verlig het. Dit was 'n seën en 'n vloek, hulle kon sien waar hulle geloop het, maar hulle was ook meer sigbaar. Hulle het die paadjie gevolg wat tussen die vrugtebome van die boord kronkel, nou verlaat en wild. Agter hulle het hulle die geluid van motors wat parkeer en deure wat oopgaan gehoor. Manlike stemme het bevele gegee en die huis genader. Vinniger, het Rian gefluister. Hulle sal gou besef dat die huis leeg is. Hulle het so vinnig as wat hulle kon in die gedeeltelike duisternis gestap. Gustaf het Lize se hand styf vasgehou sodat sy nie oor wortels en klippe op die pad sou struikel nie. Rian het voorgeloop, attent op enige verdagte geraas. Hulle was amper by die stroom toe hulle geskreeu uit die huis hoor. Hulle het hul ontsnapping ontdek. Hulle is agter ons aan. Het Lize uitgeroep. Hardloop. Het Rian beveel. Die 3 het langs die paadjie begin hardloop en enige aanspraak op geheimhouding laat vaar. Agter hulle het flitse die duisternis gesny en opgewonde stemme het instruksies geskree. Die stroom het voor hulle verskyn, sy waters het onder die maanlig geglinster. Dit was nie baie breed nie, maar die stroom het sterk gelyk. Ek sal julle help om oor te steek, het Rian gesê. Gustaf, jy gaan eerste met Liz. Ek sal dekking gee. Ek sal nie sonder jou gaan nie, het Gustaf geprotesteer. Daar is nie tyd vir argumente nie.
Ruan het Lise opgetel en haar aan Gustaf oorhandig. Gaan nou. Gustaf het net 'n sekonde gehuiwer voordat hy Lise in sy arms geneem het. Die meisie was lig en hy het vinnig die water ingegaan, wat ijskoud was en tot by sy knieë gekom het. Die stroom was sterk, maar nie onmoontlik om te oorkom nie. Hou styf vas, Lis, het hy opdrag gegee en versigtig tussen die gladde klippe van die stroombedding gestap. Agter hulle het Ruan die wapen vasgehou, attent op die bewegings in die bos. Die flitse het vinnig genader en geskreeu het in die nag weergaan. Gustaf het die oorkantste oewer bereik en Lise op die grond neergesit. Albei het omgedraai om Ruan dop te hou, wat die stroom begin oorsteek het. Dit was op daardie oomblik dat alles gelyk het of dit vertraag het. 'n Flits het die duisternis verlig, gevolg deur die knal van 'n skoot. Ruan het gestruikel en die skouer getref. Nog 'n skoot en nog een. Ruan het in die water geval. Nee, het Gustaf geskree, gereed om terug te gaan en sy broer te help. Bly waar julle is, het Ruan beveel en moeilik opgestaan. Die wond het nie noodlottig gelyk nie, maar het oorvloedig gebloei. Gaan aan. Ek sal hulle na die ander kant lok. Ek sal jou nie los nie, het Gustaf geprotesteer. Jy moet die meisie en die dokumente beskerm, het Ruan aangedring. Dit is ons enigste kans om dit alles te beëindig. Voordat Gustaf kon argumenteer, het Ruan uit die stroom geklim en regs gehardloop, weg van die rigting waarin hulle moes gaan. Onmiddellik het die agtervolgers hul flitse op hom gekonsentreer. Gaan, het Ruan 'n laaste keer geskree, voordat hy tussen die bome verdwyn het, met ten minste 3 mans agter hom aan. Gustaf het 'n trek aan sy mou gevoel. Dit was Lide, haar oë groot van vrees. Ons moet gaan, het sy met 'n verrassende volwassenheid gesê. Jou broer gee ons tyd. Met 'n swaar hart het Gustaf geknik. Hy het Lide se hand geneem en oor die onbekende terrein gehardloop, weg van die stroom en die geleide van die agtervolging. Hulle het ongeveer 20 minute gehardloop, deur weivelde en klein bosse, en altyd die maan agter hulle gehou as oriëntasie. Uiteindelik, uitgeput, het hulle 'n sekondêre geteerde pad bereik. Daar was geen teken van agtervolging nie. Die stilte van die nag was ontstellend, slegs gebreek deur die geluid van krieke en die verre kwak van paddas. Dink jy jou broer sal reg wees? Het Lise gevra, haar stem klein in die wye stilte. Ruan is slim en ken hierdie streek soos die palm van sy hand, het Gustaf geantwoord en probeer om meer selfverseker te klink as wat hy gevoel het. As iemand hulle kan afskud, is dit hy. Hulle het langs die pad geloop en gehoop om 'n voertuig te vind wat hulle 'n ry kon gee. Gustaf se nat klere het ongemaklik aan sy liggaam gekleef en Lide het van die koue begin bewe. Ons moet skuiling vind, het hy gemompel, bekommerd oor die meisie. Na ongeveer 'n kilometer het hulle ligte in die verte gesien. Dit was 'n klein petrolstasie met 'n aangehegte eethuis, een van die wat 24 uur oop is om vragmotorbestuurders te bedien. Kom ons gaan soontoe, het Gustaf besluit. Ons kan droog word, iets eet en uitvind presies waar ons is. Die eethuis was byna leeg op daardie tyd van die nag. Net 'n slaperige vragmotorbestuurder het koffie by die toonbank gedrink en 'n middeljarige kelnerin het 'n tydskrif oor bekendes deurgeblaai. Albei het opgekyk toe Gustaf en Lise ingekom het, duidelik verras deur hul voorkoms, nat, vuil en sigbaar uitgeput. My motor het 'n paar kilometer teruggebreek, het Gustaf vinnig verduidelik. Ons moes 'n stroom oorsteek om by die pad uit te kom. Die kelnerin, 'n stewige vrou met rooi geverfde hare, het hulle met wantroue aangekyk, maar het geknik. Die badkamer is agter. Daar is papierhanddoeke vir julle om 'n bietjie droog te word. Wat wil julle hê? Gustaf het koffie vir homself en warm sjokolade vir Lise bestel, asook toebroodjies vir albei. Nadat hulle hulself minimaal in die badkamer skoongemaak het, het hulle by 'n tafel weg van die venster gaan sit, waar hulle die pad kon dophou sonder om maklik van buite af gesien te word. Ek dink dit is nie veilig om die plaaslike polisie te bel nie, het Gustaf gemompel terwyl hy sy toebroodjie sonder regte aptyt gekou het. Ons weet nie wie by hierdie skema betrokke is nie. Waarheen gaan ons dan? Het Lise gevra, haar klein hande het die beker warm sjokolade vasgehou om warm te word. Gustaf het probeer om sy gedagtes te orden. Ruan het 'n kontak by die SAPT genoem, iemand wat hulle kon help om die dossier direk aan die prokureur-generaal te oorhandig. Maar hy het nie tyd gehad om besonderhede te kry nie. Ons moet terug aan Kaapstad toe, het hy uiteindelik besluit.
Ek het kontakte daar, betroubare mense wat ons kan wegsteek terwyl ons uitvind hoe om voort te gaan. Die kelnerin het nader gekom met die koffiepot om Gustaf se koppie weer vol te maak. Verskoon my dat ek my inmeng, maar ek het gehoor julle praat daarvan om terug te gaan Kaapstad toe. Daar is 'n bus wat om 5 uur die oggend hier naby verbykom. Dit gaan na die Stellenbosch busstasie. Van daar af kan julle 'n ander een na Kaapstad neem. Gustaf het die vrou bedank vir die inligting. Dit was nou amper 3 uur die oggend. Hulle sou nog 2 uur moes wag. Julle kan hier bly tot dan, het die vrou aangebied, haar toon nou vriendeliker. Die beweging neem eers na 6 uur toe, wanneer die mense begin werk toe gaan. Die wagtyd het stadig verbygegaan. Liede het uiteindelik aan die slaap geraak met haar kop op die tafel, die moegheid het uiteindelik die adrenalien oorwin. Gustaf het waaksaam gebly en elke motor wat op die pad verbygegaan het, elke persoon wat die eethuis binnegekom het, dopgehou. Om 4:30 het hy Lise saggies wakker gemaak. Dis tyd, Lis. Die bus sal binnekort verbykom. Die meisie het gaap en haar oë met haar vuiste gevryf. Ek het van jou broer gedroom. Hy was reg op 'n strand met 'n hond. Gustaf het hartseer geglimlag geraak deur die kind se onskuld. Hy wou glo dat Rian ontsnap het, dat hulle binnekort weer saam sou wees en oor al daardie waansin sou lag. Maar die beeld van sy broer wat in die stroom geskiet word, het nie uit sy gedagtes verdwyn nie. Hulle het die rekening betaal en, volgens die kelnerin se instruksies, na die geïmproviseerde bushalte gestap, skaars meer as 'n bord langs die pad. Die lig het aan die horison begin opklaar en die koms van die nuwe dag aangekondig. Die bus het stiptelik gekom, byna leeg op daardie tyd. Hulle het kaartjies gekoop met die min geld wat Gustaf nog in sy beursie gehad het, en het agter in die bus gaan sit, waar hulle al die passasiers wat sou opklim, kon dophou. Wat as die slegte mans in die bus is? Het Lise gefluister en aan Gustaf se arm vasgeklou. Hulle is nie, het hy haar verseker, hoewel hy sy oë oplettend gehou het. En as hulle verskyn, sal ek hier wees om jou te beskerm. Die reis na Stellenbosch het 'n bietjie meer as 'n uur geduur. By die busstasie het hulle die eerste bus na Kaapstad geneem, wat om 7:30 vertrek het. Gustaf het 'n stel klere vir albei in 'n geriefswinkel gekoop, asook tandeborsels en ander basiese items. Dit was nie veel nie, maar ten minste sou hulle skoon en droog wees. Tydens die rit na Kaapstad het Gustaf oor sy volgende stap nagedink. Hy kon nie teruggaan na die herehuis in Constantia nie. Dit sou die eerste plek wees waar hulle hom sou soek. Hy kon ook niemand by die maatskappy of in sy onmiddellike vriendekring vertrou nie, aangesien hy nie geweet het wie anders by die skema betrokke kon wees nie. Hy het toe gedink aan Marie van Heerden, oud kerel van sy universiteitsdae wat nou as 'n ondersoekende joernalis gewerk het. Hulle het oor die jare 'n afgeleë vriendskap behou en af en toe vir 'n koffie ontmoet wanneer sy kommentaar oor die tegnologiemark vir haar artikels nodig gehad het. Marie was intelligent, diskreet en bovenal het sy 'n sterk sin vir geregtigheid gehad. As daar iemand was wat hulle kon help sonder om te veel vrae te vra, was dit sy. Toe hulle by die Kaapstad sentrale busstasie in Kaapstad aankom, was dit reeds middag. Gustaf het 'n openbare telefoon gevind, iets wat al hoe skaarser in die stad geword het, en Marie gebel. Hy wou nie sy selfoon gebruik nie, uit vrees dat dit opgespoor kon word. Marie, dis Gustaf Meyers. Daar was 'n pouse aan die ander kant van die lyn. Gustaf. Sjoe, lanklaas. Alles reg? Eintlik nie. Ek het jou hulp nodig, Marie. Dis moeilik om oor die telefoon te verduidelik. Nog 'n pouse, langer hierdie keer. Het dit iets te doen met die gerugte oor probleme by Mentage? Hulle sê jy het verdwyn, dat jy al jou afsprake gekanselleer het. Dis ernstiger as dit. Baie ernstiger. Ek is met 'n kind wat beskerming nodig het. Kan ek jou vertrou? Die antwoord het sonder huiwering gekom. Natuurlik kan jy, waar is jy? Gustaf het haar die adres gegee van 'n plein in die Oranjezichtbuurt, nie ver van Marie se woonstel nie. Hulle het ooreengekom om oor 3:30 te ontmoet. Ons gaan 'n vriendin van my ontmoet, het hy vir Liede verduidelik terwyl hulle 'n taxi geneem het. Sy sal ons help. Is sy gaaf? Het die meisie gevra wat opvallend stil was sedert hulle Stellenbosch verlaat het. Baie gaaf. En slim ook. Jy sal van haar hou. Op die afgespreekte plein het hulle op 'n bankie gewag en die mense dopgehou wat verbygegaan het.
Dit was 'n gewone weeksdag in Kaapstad, met haastige uitvoerende beamptes wat in nabygeleë restaurante middagete geëet het, studente wat geanimeerd gesels het, straatverkopers wat hul goedere aangebied het. Die normaliteit van die toneel het absurd gekontrasteer met die chaos waarin hul lewens in die afgelope 24 uur verander het. 'n Vrou met kort, donker hare geklee in jeans, 'n wit hemp en 'n leerbaadjie het die bankie genader. Gustav het Marie dadelik herken. Sy het min verander sedert die laaste keer dat hulle mekaar gesien het, dalk net 'n paar meer uitdrukkingsplooie om haar oë. Gustav, sy het hom met 'n vinnige drukkie gegroet, haar oë het sy verslete voorkoms beoordeel. Daarna het sy vir Lise geglimlag. En jy moet. Liede het die meisie skaam geantwoord. Maar jy kan my Liz noem. Marie het geknik, asof dit baie belangrike inligting was. Bly om jou te ontmoet, Liz. Ek is Marie. Julle twee lyk of julle dringend 'n warm bad en 'n goeie maaltyd nodig het. Jy kan dit nie indink nie, het Gustav met 'n uitgeputte sig geantwoord. My woonstel is 2 blokke hiervandaan. Ons kan daar met meer privaatheid praat. Marie se woonstel was presies soos Gustav dit voorgestel het, kompak, funksioneel en vol boeke. 'n Tipiese joernaliswoning met koerante opgestapel, 'n kirkbord bedek met aantekeninge en foto's en 'n tafel met 'n rekenaar omring deur leë koffiekoppies. Verskoon die gemors, het sy gesê en plek op die bank gemaak vir hulle om te sit. Ek het nie besoek verwag nie. Dankie dat jy ons so onverwags ontvang het Gustav geantwoord en die moegheid van die afgelope dae op sy skouers gevoel. Voordat ons enigiets anders doen, moet julle julself skoonmaak. Die badkamer is daar is skoon handdoeke in die kas. Ek sal intussen iets voorberei vir julle om te eet. Lise was die eerste om te bad, terwyl Marie skoon klere vir haar voorsien het, 'n paar stukke wat sy gehou het vir wanneer haar niggie haar besoek het. Daarna was dit Gustav se beurt, wat die warm water die vuilheid en 'n deel van die opgehoopte spanning laat wegspoel het. Toe hy uit die badkamer kom, geklee in klere wat hy van Marie se oud kerel geleen het hy die joernalis en Lise in die klein kombuis gevind, besig om pasta met tamatiesous te eet. Sit, het Marie genooi en 'n vol bord voor hom geplaas. Kos eers, verduidelikings later. Gustav het die eenvoudige maaltyd verorber asof dit die mees verfynde fees was. Hy het nie besef hoe honger hy was tot op daardie oomblik nie. Jou vriendin kook goed, het Lise opgemerk, nou meer op haar gemak. Hierdie pasta is baie beter as die op straat. Marie het 'n vraende wenkbrau vir Gustav gelig, wat net sy kop geskit het, en aangedui dat hy later sou verduidelik. Na die maaltyd, met Lise wat afgelei was deur televisie kyk in die sitkamer, het Gustav uiteindelik vir Marie alles vertel wat gebeur het, die ontdekking dat Rian geleef het, die dokumente wat die korrupsieskema onthul het, die agtervolging, die konfrontasie by die stroom. My God, Gustav, het Marie gemompel toe hy klaar was. Dit is surrealisties. Het jy bewyse van dit alles? Hy het die geheuestokkie en 'n paar van die dokumente wat hy geberg het, uit sy sak gehaal. Alles is hier. Name, datums, bedrae, opnames. Rian het alles noukeurig gedokumenteer. Marie het die dokumente met die oë van 'n ervare joernalis ondersoek. Dit is pure dinamiet. As dit openbaar word, sal dit groot name laat val. Dis presies wat ons beoog. Rian het 'n kontak by die SAPT genoem, iemand wat kon help om dit direk aan die prokureur-generaal te neem. Maar jy weet nie wie daardie persoon is nie, het Marie voltooi. En jou broer is dalk, hy leef, het Gustav ferm onderbreek. Ek moet dit glo. Marie het geknik en sy behoefte aan hoop gerespekteer. Ek het 'n paar kontakte by die SAPT, het sy gedink. Betroubare mense met wie ek in vorige ondersoeke gewerk het. Ek kan diskreet navraag doen, kyk of iemand iets weet van 'n saak wat Mentage betrek. Dit sou riskant vir jou wees. Marie het geglimlag, 'n vonkel van vasberadenheid in haar oë. Ek waag my loopbaan feitelik elke dag in die soeke na die waarheid, Gustav. Dis deel van die werk? Boonop, sy het na Liede gekyk, wat gekonsentreerd na 'n tekenprent gekyk het, julle het hulp nodig. En hierdie storie moet vertel word. Dankie, het Gustav eenvoudig gesê en 'n golf van dankbaarheid gevoel vir die vrou voor hom. Ek weet nie hoe ek dit kan terugbetaal nie. Jy kan begin deur my van die meisie te vertel, het Marie geantwoord en haar stem verlaag. Wie is sy regtig? Waar kom sy vandaan? Gustav het verduidelik hoe hy Lise op die kerkhof gevind het en hoe sy hom na die leidrade oor Rian gelei het.
Sy het op straat gewoon sedert haar ma haar verlaat het. Ek ken nie die besonderhede nie, sy praat nie veel daaroor nie. Maar sy is 'n ongelooflike kind, Marie. Slim, dapper. Sy het my lewe op meer maniere gered as wat sy self besef. Marie het met 'n versagte uitdrukking na die meisie gekyk. En wat beplan jy om met haar te doen nadat dit alles verby is? Dit was 'n vraag waaroor Gustav nog nie tyd gehad het om na te dink nie. Ek is nie seker nie. Ek kan haar nie net teruggee na die straat nie. Dalk hy het gehuiwer, verras deur sy eie gedagtes. Dalk kan ek vir haar sorg. Wettiglik bedoel ek. Marie het geglimlag. Dit lyk asof hierdie hele avontuur meer veranderinge in jou lewe gebring het as net die hereniging met jou broer. Gustav het na Lede gekyk, wat nou gelag het oor iets op die televisieprogram. Ja, binne 'n paar dae het daardie klein onbekende sy lewe op maniere verander wat hy nooit kon dink nie. Marie het die volgende ure diskreet met haar kontakte gebel, terwyl Gustav en Lise gerus het. Die meisie het vinnig op die bank aan die slaap geraak, uitgeput deur die intense gebeure van die afgelope dae. Gustav, hoewel ewe moeg, kon nie ontspan nie. Sy gedagtes het steeds die toneel by die stroom herhaal en gewonder wat met Rian kon gebeur het. Teen 6:00 die middag het Marie uiteindelik die telefoon neergesit na 'n lang gesprek en by Gustav op die balkon van die woonstel aangesluit, waar hy die stad in stilte dopgehou het. Ek het nuus, het sy saggies gesê, om nie Lise wakker te maak nie. Ek het met 'n SAP-speurder, Margiel Reineke, gepraat. Hy het nie Rian spesifiek genoem nie, maar het bevestig dat daar 'n ondersoek aan die gang is oor korrupsie wat regeringskontrakte vir tegnologie betrek. En Mentage is in die middel daarvan. Gustav het geknik, nie regtig verras nie. Rian moes 'n aanvanklike kontak met hulle gemaak het voordat dit alles gebeur het. Margiel het ingestem om ons môre vroeg te ontmoet op 'n neutrale plek. Hy wil die bewyse sien wat jy het. Kan ek hom vertrou? Marie het die vraag vir 'n oomblik oorweeg. Margiel en ek het 2 jaar gelede saam aan 'n ondersoek na invloedhandel in die regering gewerk. Hy is een van die min polisiebeamptes wat ek ken wat nooit vir politieke druk geswyg het nie. As daar iemand by die SAP is wat ons kan vertrou, is dit hy. Gustav het diep asem gehaal en vir die eerste keer in dae 'n draadjie hoop gevoel. En wat van Rian? Enige nuus? Marie het haar kop negatief geskud. Niks spesifiek nie. Maar daar is ook geen rekord van enige liggaam wat in die Stellenbosch-gebied in die afgelope 24 uur gevind is nie, wat 'n goeie teken is. Hy leef, Marie. Ek is seker daarvan. Rian was altyd die slimste van ons twee, die mees voorbereide. As iemand so iets kan oorleef, is dit hy. Marie het 'n troostende hand op sy skouer geplaas. Ons moet konsentreer op wat ons nou kan doen. Môre oorhandig ons die bewyse aan Margiel en laat die SAP hul werk doen. Daardie nag het Gustav in die gastekamer saam met Lise geslaap. Die meisie, dalk omdat sy angs selfs tydens haar slaap gevoel het aan hom vasgeklou asof sy bang was dat hy ook kon verdwyn. Hoe uitgeput hy ook al was, Gustav het net oppervlakkig geslaap en by die geringste geraas wakker geword. Teen 3:00 die oggend het hy versigtig opgestaan om nie Lise wakker te maak nie en na die kombuis gegaan om water te drink. Hy het Marie aan die tafel gevind, haar skootrekenaar oop voor haar, besig om vinnig te tik. "Kan jy nie slaap nie?" het hy gevra. "Ek is besig om die inligting wat jy vir my gegee het, te organiseer," het sy geantwoord, sonder om haar oë van die skerm af te haal. "Ek skep 'n veilige aanlyn leer, sou iets met die geheustokkie gebeur." Gustav het teenoor haar gaan sit en haar dopgehou terwyl sy gewerk het. "Jy was nog altyd so, nie waar nie? Onbekwaam om 'n storie halfpad te los." Marie het geglimlag en uiteindelik na hom gekyk. "Dis meer as 'n storie, Gustav. Dit gaan oor die regte ding doen. Dit was nog altyd. Dis hoekom ons uitgemaak het, is dit nie?" Die vraag het ontsnap voordat hy dit kon keer. Marie het opgehou tik, deurdagte uitdrukking het oor haar gesig gegaan. "Gedeeltelik. Jy was gefokus op die bou van jou ryk, ek op die ontmanteling van Andersen. Ek dink ons het altyd in teenoorgestelde rigtings gegaan. En nou, ironies genoeg, is ons aan dieselfde kant. Die lewe het 'n eienaardige sin vir humor," het sy geantwoord en weer begin tik. "Probeer nou nog 'n bietjie rus. Môre sal 'n deurslaggewende dag wees." Die ontmoeting met speurder Margiel Reineke is vir 9:00 die oggend in 'n diskrete koffiewinkel in die distrik 6 buurt gereël.
Marie het verduidelik dat die plek hoofsaaklik deur regstudente en sommige siviele polisiebeamptes besoek is, wat 'n natuurlike dekking vir die vergadering gebied het. Julle moet apart gaan, het Marie opdrag gegee terwyl hulle ontbyt geëet het. Ek sal eers saam met Lise gaan. Jy wag 20 minute en volg dan. Minder kans dat iemand 'n patroon sal opmerk. Gustav het ingestem, beïndruk met Marie se ervaring in sekuriteitskwessies. Wat sê ek vir Lise? Die waarheid tot 'n sekere mate. Dat ons iemand gaan ontmoet wat kan help om julle en jou broer te beskerm. Sy is slim, sy sal verstaan. Lise het inderdaad die situasie perfek verstaan. Sy het selfs opgewonde gelyk oor die idee om aan 'n geheime missie deel te neem, soos sy dit genoem het. Marie het 'n pet en sonbril vir Gustav voorsien, 'n eenvoudige, maar effektiewe vermomming vir iemand wie se foto af en toe in saketydskrifte verskyn het. In die koffiewinkel het Margiel Reineke reeds gewag toe Marie en Lise aankom. Hy was 'n middeljarige man, met grys hare by die slape, oplettende oë wat alles om hom gelyk het of dit evalueer. Hy het gewone klere gedra, jeans en 'n polohemp, niks wat sy beroep aangedui het nie. Gustav het 20 minute later aangekom, soos ooreengekom, en diskreet aan die tafel gaan sit. Na kort voorstellings het hulle dadelik tot die punt gekom. Marie het die situasie in algemene terme aan my verduidelik, het Margiel saggies gesê. Maar ek moet dit van u hoor, meneer Meyers. Gustav het alles weer vertel, van die ontmoeting met Lise op die kerkhof tot die ontdekking van die dokumente in die Horizon-projek en die konfrontasie by die stroom. Lise het stil gebly tydens die hele verhaal, het 'n warm sjokolade gedrink en af en toe geknik wanneer 'n spesifieke detail genoem is. Die broer het ons ongeveer 3 maande gelede genader, het Margiel bevestig toe Gustav klaar was. Hy het voorlopige inligting oor die skema gehad, maar het gesê hy het meer bewyse nodig voordat hy 'n formele klag sou indien. Dit was die laaste keer dat ons direk met hom kontak gehad het. Dan is die kontak wat hy genoem het Gustav afgesluit. Hoekom het u ons dit nie vroeër vertel nie? Standaard prosedure. Ons kan nie deurlopende ondersoeke aan mense wat nie direk betrokke is nie, bevestig nie. Maar gegeewe die omstandighede. Gustav het die speurder 'n koevert oorhandig wat afskrifte van die belangrikste dokumente en die geheuestokkie bevat het. Alles is hier. Name, datums, bedrae, operasieskemas. Ruan het alles noukeurig gedokumenteer. Margiel het vinnig 'n paar van die papiere ondersoek, sy gesig het onveranderd gebly, maar sy oë het verrassing met die vlak van detail geopenbaar. Dit is baie meer as wat ons voorheen gehad het. Met hierdie materiaal kan ons beduidend vorder met die ondersoek. En wat van my broer? Die speurder het gehuiwer. Ons het reeds spanne wat na hom soek sedert ons van die voorval op die plaas in Stellenbosch te hore gekom het. Tot dusver geen teken nie. Hy leef, het Gustav aangedring. Ek is seker daarvan. Margiel het nie bevestig of ontken nie, en het sy professionele uitdrukking behou. Wat gebeur nou? Het Marie gevra. Ek sal hierdie bewyse direk na die prokureur-generaal neem. Intussen moet ons julle veiligheid verseker. Die mense wat by hierdie skema betrokke is magtig en sal nie huiwer om enige bedreiging uit te skakel nie. Het ons beskerming? Het Gustav gevra en bekommerd na Lise gekyk. Ek het reeds voorsiening gemaak. Daar is 2 onopvallende agente hier in hierdie koffiewinkel, en nog 2 buite. Julle sal na 'n veilige huis geneem word, totdat ons die arrestasies van die hoofbetrokkenes kan formaliseer. Die melding van agente op die terrein het Gustav diskreet laat rondkyk. Hy kon nie identifiseer wie dit kon wees nie. Hoe lank sal dit duur voordat ons na ons normale lewe kan terugkeer? Het hy gevra. Moeilik om te sê. Dalk weke. Dit hang af van hoe die beskuldigdes reageer. Maar met die bewyse wat ons nou het, is die net besig om toe te trek. Lise, wat stil was tydens die hele gesprek, het skielik haarself uitgespreek. En wat van die slegte mans wat agter ons aan was? Gaan hulle tronk toe? Margiel het vir die eerste keer geglimlag, 'n sagte glimlag gerig op die meisie. Ja, juffrou. As alles goed gaan, sal hulle vir 'n lang tyd tronk toe gaan. Die vergadering het geëindig met presiese instruksies oor hoe om voort te gaan. Hulle sou afsonderlik vertrek, eers Margiel, dan Marie en laastens Gustav met Lise, diskreet vergesel deur 2 van die agente. Motor sou hulle na die veilige huis neem, geleë in 'n omheinde kompleks in die Val de Vie gebied in die buitewyke van Kaapstad.
Ons sal kontak hou deur 'n veilige telefoon wat ek vir julle sal voorsien, het die speurder verduidelik. Moenie julle persoonlike selfone onder enige omstandighede gebruik nie. Toe Markel opgestaan het om te vertrek, het Gustaf 'n laaste vraag gevra. As my broer met julle kontak maak, jy sal die eerste wees om te weet, het die speurder verseker. Jy het my woord. In die veilige huis, 'n diskrete dubbelverdiepinghuis met versterkte sekuriteit, het Gustaf en Lise basiese, maar voldoende gerief gevind. Daar was kos in die yskas, skoon klere in die kaste en 2 federale agente wat 24 uur lank beurte gemaak het met die wag. Marie het beloof om hulle gereeld te besoek om nuus van die buitewêreld te bring. As joernalis het sy meer bewegingsvryheid gehad en kon sy as 'n belangrike skakel met die deurlopende ondersoek dien. Die eerste dae in die veilige huis het stadig verbygegaan. Gustaf het probeer om Lise af te lei met speletjies, stories en televisieprogramme, maar die spanning was tasbaar. Die meisie, hoewel veerkragtig, het duidelik die vryheid gemis. Ironies genoeg het sy, wat so lank op straat geleef het, nou ingeperk gevoel tussen 4 mure. Wanneer sal ons hier kan uitkom? Het sy herhaaldelik gevra. Binnekort, Lis. Sodra dit veilig is. Op die 4de dag het Marie met 'n ernstige uitdrukking verskyn. Sy het gewag totdat Lise afgelei was met 'n speletjie op die tablet om Gustaf privaat te praat. Dinge beweeg vinnig, het sy hom ingelig. Die prokureur-generaal het die ondersoek formeel geopen. Lasbriewe vir huissoek en beslaglegging is uitgereik vir Mentage en die wonings van die hoofverdagtes, insluitend Karel Meinhardt. Enige nuus van Rian? Marie het gehuiwer. Hulle het die swart Mercedes verlate naby die grens met die Vrystaat gevind. Daar was handskoene en 'n grys jas binne, maar geen teken van jou broer nie. Gustaf het 'n knop in sy bors gevoel. Die grys jas met die kappie was feitelik Rian se handelsmerk. Dit beteken niks. Hy kon dit doelbewus agtergelaat het om hulle te mislei. Dit is wat Markel ook dink. Hulle spoor alle moontlike leidrade op. Die volgende dag het die nuus ontplof met die opskrif Korrupsieskandaal skud tegnologiereus. Die opskrifte het die skema van tenderbedrog, oorgefaktureerde kontrakte en die verduistering van openbare fondse wat Mentage en regeringsamptenare betrek het, gedetailleer. Karel Meinhardt is gearresteer, saam met 2 provinsiale sekretarisse en 'n direkteur van 'n staatsbank. Gustaf het die nuus gekyk met teenstrydige gevoelens. Aan die een kant het hy verligting gevoel om die waarheid uiteindelik aan die lig te sien kom, aan die ander kant was hy bekommerd oor die toekoms van die maatskappy wat hy met soveel moeite saam met Rian gebou het. Gaan jou maatskappy bankrot gaan? Het Lise gevra en hom verras met haar skerpsinnigheid. Nee, Lis. Die maatskappy is nie skuldig aan die optrede van sommige mense wat daar gewerk het nie. Ons sal deur 'n moeilike tyd gaan, maar Mentage sal oorleef. Dalk selfs beter as voorheen, meer eerlik en deursigtig. Die volgende week, met die hoofarrestasies reeds uitgevoer en die saak wat nasionale dimensie gekry het, het Markel, Gustaf en Lide uiteindelik toegelaat om die veilige huis te verlaat. Hulle sou nog beskerming nodig hê, maar kon terugkeer na die herehuis in Constantia, wat nou versterkte sekuriteit sou hê. Dit is nog nie verby nie, het die speurder tydens 'n besoek gewaarsku. Die regsproses sal maande, dalk jare duur. U sal 'n sleutelgetuie wees, meneer Meyers. Ek is daarvoor voorbereid, het Gustaf geantwoord. Ek wil net hê dat geregtigheid geskied. Op die dag toe hulle uiteindelik na die herehuis teruggekeer het, het Gustaf Lise geneem om die plek wat van toe af haar tuiste sou wees, beter te leer ken. Die meisie het alles met nuuskierige oë verken en was nog steeds verwonderd oor die luukse en die ruimte, so anders as die werklikheid van die strate. Kan ek my kamer kies? Het sy skaam gevra. Natuurlik kan jy enige een wat jy wil hê. Lide het 'n kamer gekies met 'n uitsig oor die tuin, van waar sy die bome en die swembad kon sien. Gustaf het beloof dat hulle 'n binnehuisversierder sou aanstel om dit presies soos sy wou te omskep. Daardie nag, terwyl hy 'n paar besittings in die kantoor georden het Gustaf 'n klein boksie gevind wat mevrou Garmin op sy tafel gelos het. Binne was 'n sleutel en 'n anonieme nota, Absa Bankkluis, Taktuine, boks 227. Met 'n kloppende hart het Gustaf dadelik vir Markel gebel, wat 'n begeleiding gereël het om hom die volgende oggend na die bank te vergesel. Die inhoud van die kluis was verrassend, meer dokumente, 'n vals paspoort in die naam van Reino Smit met Rian se foto, 'n paar bondels geld in verskillende geldeenhede en 'n handgeskrewe nota. Moenie meer soek nie.
Alles is in die sentrale bankkluis. Sorg vir die meisie. Die handskrif was onmiskenbaar Jansen. Hy leef. Het Gustav uitgeroep en die nota aan Markhill gewys. En hy is nog steeds 'n stap voor ons almal. Die speurder het die nota en die ander items in die kluis ondersoek. Dit lyk asof u broer elke detail van sy verdwyning beplan het. Die sentrale bankkluis verwys waarskynlik na die bewyse wat hy reeds gereël het om aan die owerhede oorhandig te word sou iets verkeerd loop. En die versoek om vir die meisie te sorg, dit beteken hy weet van Liede. Op een of ander manier hou hy julle dop of ontvang hy ten minste inligting. Gustav het 'n golf van emosie gevoel. Ruan het geleef, iewers waarskynlik met daardie vals identiteit. Hy was veilig ten minste vereers, maar kon nie terugkeer nie. Hy moes amptelik afwesig bly om aan die lewe te bly. Toe hy terug huis toe is, het hy Lize gevind wat mevrou Garmin probeer leer het om 'n kaartspelletjie te speel wat sy op straat geleer het. Die huislike toneel het sy hart verwarm. Te midde van daardie hele storm het iets goeds ontstaan, nuwe familie het gevorm. Kom speel saam met ons, het Lize glimlaggend geroep. Natuurlik, het Gustav geantwoord en saam met hulle aan die kombuistafel gaan sit. Terwyl hy die kaarte geskommel het, het hy gedink aan hoe sy lewe binne 'n paar dae heeltemal verander het. Hy het sy broer verloor net om te ontdek dat hy geleef het. Hy het 'n straatkind gevind wat hy nou feitelik as sy dogter beskou het. Hy het sy maatskappy betrokke gesien in 'n korrupsieskandaal wat gedreig het om alles wat hy gebou het te vernietig, maar dit het ook die kans gebied om op 'n solieder en etiese basis te begin. Jou broer is reg, is hy nie? Het Liede skielik gevra asof sy gedagtes gelees het. Ja, Lis. Hy is reg. En eendag, wanneer dit alles verby is, sal ons hom dalk weer kan sien. Die meisie het geknik, tevrede met die antwoord. Hy is slim. Soos jy Gustav het geglimlag geraak deur die kinderlike vertroue. Eintlik was hy nog altyd die slimste in die familie. Ek het net die voorkoms van intelligent gehad. Liede het gelag, 'n kristalhelder klank wat die huis met lewe gevul het. 'n Jaar het verloop sedert daardie stormagtige dae. Gustav se lewe het 'n nuwe balans gevind, anders as enige iets wat hy voorheen geken het, maar vreemd genoeg bevredigend. Mentage het die skandaal oorleef, hoewel met letsels. Na 'n volledige herstrukturering met nuwe direkteure en streng beleide van deursigtigheid, het die maatskappy sy reputasie in die mark begin herwin. Gustav het persoonlik die beheer oorgeneem, vasbeslote om die nalatenskap wat hy en Rian begin het, nou op 'n meer etiese en soliede basis te eer. Die Aurora-projek, die revolusionêre digitale sekuriteitstegnologie wat Rian ontwikkel het uiteindelik die lig gesien. Ironies genoeg was sy eerste groot kliënt die federale regering self geïnteresseerd daarin om sy stelsels te beskerm teen presies die soort bedrog wat ontbloot is. Maar die mees betekenisvolle verandering in Gustav se lewe was nie op professionele gebied nie, maar wel op persoonlike gebied. Die proses van Liede se wettige aanneming is 3 maande gelede voltooi, na 'n komplekse bureaukratiese reis, maar vergemaklik deur speurder Markhill, wat ten gunste van Gustav voor die kinderhof getuig het. Nou is ek amptelik Lize Meyers, het sy trots aangekondig op die dag toe hulle die finale dokumentasie ontvang het, en haar nuwe geboortesertifikaat gewys asof dit 'n trofee was. Daardie Saterdagoggend het Gustav van die herehuis se stoep afgekyk terwyl Lize in die swembad geswem het onder die oplettende oog van mevrou Garmin. Die bang en wantrouige straatmeisie het verander in 'n vrolike en selfversekerde kind, wat een van die beste skole in Kaapstad bygewoon het en swem, klavier en judolesse geneem het, laasgenoemde. 'n Eienaardige keuse wat sy daarop aangedring het om te volg. Om myself te kan verdedig, as ek moet, het sy verduidelik met die kenmerkende openhartigheid wat sy nooit verloor het nie. Marie het teen 10 uur opgedaag, met 'n leer vol koerantijknipsels. Sy en Gustav het gedurende daardie stormagtige jaar weer nader aan mekaar gekom, hoewel hulle die verhouding streng vriendskaplik gehou het. Die joernalis het die hele verloop van die saak gevolg en 'n reeks bekroonde verslae geskryf oor die korrupsieskema en sy vertakkings in die regering. Ek het die jongste nuus gebring, het sy gesê en die koppie koffie aanvaar wat mevrou Carmine haar aangebied het. Karel Meinhardt het 'n ooreenkoms vir 'n verminderde straf aangegaan. Hy sal sy straf verminder in ruil vir die openbaarmaking van besonderhede oor ander skemas waarby hy betrokke was. Hy was nog altyd pragmaties, het Gustav sonder bitterheid opgemerk. Die verraad van Karel, hoewel pynlik aan die begin, het nou vergelyk, amper asof dit met iemand anders gebeur het.
En dit is nie al nie, het Marie voortgegaan. Haar oor het geblink met die opgewondenheid van die verslaggewer wat 'n skop het. Ek het inligting ontvang dat die swart motor, die wat naby die grens met die Vrystaat gevind is, daarheen geneem is deur 'n gehuurde bestuurder. Man wat betaal is om die voertuig soontoe te ry en dit te verlaat. Gustav het geknik. Rian het altyd aan al die besonderhede gedink. Enige leidraad oor waarheen hy daarna kon gegaan het. Marie het gehuiwer asof sy oorweeg of sy daardie inligting moes deel. Een van die federale agente wat aan die saak gewerk het, het genoem dat daar 'n passasiersrekord was met die naam Reino Smit op 'n vlug na die Weskus, 'n paar dae na die voorval op die plaas. Reino Smit, die naam op die vals paspoort wat in die banklys gevind is. Gustav se hart het vinniger geklop. Wat was die bestemming? Saldanha, Weskus. Van daar af is daar geen verdere amptelike rekords nie. Hy het eenvoudig verdwyn. Gustav het innerlik geglimlag. Die Suid-Afrikaanse Weskus met sy paradijslike strande was nog altyd 'n gedeelde droom van die Meyersbroers. As kinders het hulle 'n pakt gemaak. Wanneer hulle ryk sou word, sou hulle 'n huis aan die see koop, waar die lug altyd blou is, soos Rian gesê het. Dankie dat jy my dit vertel het, Marie. Die joernalis het geglimlag en verstaan wat daardie inligting vir hom beteken het. Ek dek nie meer die saak amptelik nie. Dit was net 'n gesprek tussen vriende. Liede het uit die swembad geklim, het haar in 'n enorme handdoek toegedraai voordat sy na hulle toe gehardloop het. Tannie Marie, het sy uitgeroep en die joernalis omhels sonder om te gee dat sy haar nat maak. Gaan jy saam met ons middagete eet? As jou pa nooi, het Marie geantwoord en na Gustav gekyk met 'n opgeligte wenkbrau. Natuurlik is jy genooi, het hy gesê. Mevrou Carmien berei daardie boontjies op voor waarvan jy so hou. Terwyl Lize gehardloop het om haarself te gaan aantrek, het Gustav sy aandag gerig op die leer wat Marie gebring het. Is daar nog iets wat ek moet weet? Ja, eintlik, het sy geantwoord, haar toon nou ernstiger. Ek het dit gister ontvang. Dit is aan jou gerig. Sy het 'n eenvoudige koevert oorhandig, sonder 'n sender. Binne was net 'n foto, 'n verlate wit sandstrand, met 'n klein hekkie op die agtergrond. Op die sand het iemand geskryf, waar die lug altyd blou is. Gustav het 'n knop in sy keel gevoel. Hy is reg, het hy gemompel, meer vir homself as vir Marie. Dit lyk so, het sy bevestig. En hy wil blykbaar hê jy moet dit weet. Daardie nag, nadat Liede uiteindelik aan die slaap geraak het na sy daarop aangedring het om laat wakker te bly en flieks te kyk, het Gustav in sy kantoor gesit met 'n kaart van die Suid-Afrikaanse Weskus oop op die tafel. Die Weskuskuslyn het vir honderde kilometers gestrek, met tientalle paradijslike strande, baie daarvan feitelik verlate. Om Rian te vind sou soos om 'n naald in 'n hoëmiet te soek wees, as sy broer nie gevind wou word nie. En dalk was dit beter so ten minste vereers. Die korrupsieskandaal het nog steeds nagegalm, met nuwe ontwikkelinge wat elke week verskyn het. Rian se veiligheid het van sy anonimiteit afgehang. Maar eendag, wanneer dit alles net 'n verre herinnering sou wees. Die telefoon het gelei en sy gedagtes onderbreek. Gustav het na die horlosie gekyk, amper middernag. Wie sou op daardie tyd bel? Hallo, het hy versigtig geantwoord. Stilte aan die ander kant. Dan 'n asemhaling. En toe, stem wat hy oral sou herken. Guga. Die ou kinderjare bynaam, wat net een persoon in die wêreld gebruik het. Rian. Sy stem het van emosie gebreek. Is dit regtig jy? Ja, Boetie. Dis ek. Gustav het sy oë toegemaak en die trane uiteindelik vrylik oor sy gesig laat loop. Waar is jy? Is jy reg? Ek is reg, beter as wat ek in 'n lang tyd was, eintlik. Ek kan nie sê waar ek is nie, ten minste nog nie. Ek verstaan, het Gustav geantwoord. Die belangrikste is dat jy veilig is. Hoe gaan dit met die meisie? Liede, is dit nie? Gustav het deur die trane geglimlag. Sy is wonderlik. Amptelik is sy nou 'n Meyers. 'n Sagte laggie aan die ander kant van die lyn. Jy wou nog altyd 'n pa wees. Jy het net die regte dogter nodig gehad. Sy het my lewe gered, Rian. Op meer maniere as wat jy kan dink. Daar was 'n oomblik van kontemplatiewe stilte voordat Rian weer gepraat het. Is die dossier aan die owerhede oorhandig? Ja, alles het verloop soos jy beplan het. Die hoofarrestasies is reeds gemaak en die skema is heeltemal ontbloot.
daar is nog ontwikkelinge aan die gang, maar die ergste is verby. En Mentech oorleef. Herbou. Die Aurora-projek is uiteindelik in implementering. In sig van verligting aan die ander kant. Dan was dit die moeite werd? Maar teen watter prys, Rian? Jy moes jou hele lewe prys gee, alles wat ons saam gebou het. Ek het nie opgegee nie, ek het dit net vir 'n ander lewe verruil. 'n Eenvoudiger een, dalk, maar nie minder betekenisvol nie. Gustav kon die geluid van die golwe op die agtergrond hoor. Sy broer was regtig op een of ander strand. Is jy gelukkig? Het hy gevra, die belangrikste vraag van almal. 'n Oomblik van stilte, dan 'n opregte antwoord. Ek leer om te wees. Dit is anders hier. Stadiger. Meer werklik, op 'n manier. Sonder die laag van komplikasies wat ons voorheen gehad het. Gustav het verstaan. In die jaag na sukses, na mag, na erkenning, het hulle verlore geraak in laag van komplikasies. Dalk was wat Rian gevind het, in sy gedwonge ballingskap, meer autentieke weergawe van die lewe. Sal ons mekaar eendag weer kan ontmoet? Het Gustav gevra? Ja. Ek weet nie wanneer nie, maar ja. Tot dan, sorg vir die meisie. Sorg vir ons maatskappy. En sorg vir jouself, Guga. Waar moet ek soek, wanneer dit veilig is? Waar die lig altyd blou is, het Rian geantwoord, die frase wat hulle van kleins afgedeel het. Jy sal die plek weet wanneer die tyd reg is. Die oproep het net 'n paar minute langer geduur, met die broers wat kort opdaterings van hul so verskillende lewens gedeel het. Toe Rian uiteindelik afskeid geneem het, en af en toe kontak beloof het, het Gustav die telefoon lank vasgehou, asof hy nog steeds sy broer se teenwoordigheid deur daardie lewelose voorwerp kon voel. 'n Sagte klop aan die kantoordeur het hom teruggebring na die werklikheid. Lise het by die ingang gestaan, haar slaperige oë gevryf, geklee in haar eenhoring pyjama. Alles reg, pa? Het sy gevra. Dit was nog steeds vreemd om daardie woord aan hom gerig te hoor, maar vreemd genoeg vertroostend. Alles wonderlik, Lis, het hy geantwoord en vinnig die kaart geberre. Ek is net besig om 'n paar werksake af te handel. Hoekom het jy wakker geword? Ek het 'n droom gehad, het sy gesê, nader gekom en op sy skoot gesit soos sy in die afgelope maande gewoond geraak het. Ek het weer van jou broer gedroom. Gustav se hart het vinniger geklop. Die toevallighede was soms skrikwekkend. En hoe was hy in die droom? Gelukkig. Hy was op 'n baie mooi strand besig om 'n houthuis te bou. Hy het 'n geel hond by hom gehad. Sy het gehuiwer, asof sy probeer om meer besonderhede te onthou. Hy het na my gekyk en gesê alles is reg, dat ons mekaar eendag sal ontmoet. Gustav het haar styf vasgedruk en 'n golf van emosie gevoel wat hy skaars kon beheer. Weet jy, Lis, ek dink jou droom is dalk waar. Regtig? Haar oë het opgelys. Kan ons hom eendag besoek? Ja, wanneer die tyd reg is. Hy is op 'n baie spesiale plek, waar die lig altyd blou is. Dit klink mooi, het sy gemompel en haar kop op sy skouer geleun, die slaap het haar weer oorweldig. Dis die mooiste in die wêreld, het Gustav geantwoord en haar terug na die bed gedra. In die maande daarna het Gustav sy tyd verdeel tussen die herbou van Mentech en die grootmaak van Lise. Die meisie het onder sy sorg gefloreer en dag na dag getransformeer. Haar skerp intelligensie en natuurlike skerpsinnigheid, gevorm deur die harde ervarings op straat, het nou positiewe rigting gevind in studies en buitemuurse aktiwiteite. Die aanneming van Lise het Gustav geïnspireer om 'n sosiale program deur die Meyer Stichting te begin, wat skuiling, onderwys en professionele geleenthede vir straatkinders bied. Die projek, genaamd 'n Nuwe Horisonne, in eerbetoon aan die plek waar die hele waarheid begin het om homself te openbaar, het vinnig nasionale proporsies aangeneem, met eenhede in verskeie Suid-Afrikaanse stede. Op 'n Sondagmiddag, byna 2 jaar na die gebeure wat hul lewens verander het, het Gustav 'n anonieme brief ontvang. Binne was net 'n toeristebrosjure van 'n klein kusdorpie in die Weskus genaamd Paternoster, en 'n handgeskrewe nota, die tyd het aangebreek. Bring die meisie. 2 weke later het Gustav en Lise, nou byna 12 jaar oud, op die Saldanha lughawe geland. Hulle het 'n jeep gehuur en langs die kus gery en geleidelik van die beskawing wegbeweeg. Lise was stralend van die avontuur en het Gustav gebombardeer met vrae oor presies waarheen hulle op pad was en hoe hulle Rian na so lank sou herken.
Ons sal weet wanneer ons daar aankom, was al wat Gustaf kon antwoord, gelei slegs deur sy intuïsie en sy broer se instruksies. Na byna 2 uur se ry, deel daarvan op 'n ruwe terrein, het hulle by 'n klein afgeleë inham aangekom, waar slegs 3 eenvoudige hutte die Witstrand beslaan het. Die plek was van 'n surrealistiese skoonheid, met kristalhelder water in turkooisblou skakerings en kraanse bedek met tropiese plante groei. Dit is hier, het Gustaf gemompel en dadelik die toneel van die foto wat hy so lank gelede ontvang het, herken. Hulle het die heap in die skaduwee van 'n kokospalm geparkeer en oor die warm sand geloop. Die verste hut het kleurvolle blomme gehad wat in geïmproviseerde potte met skulpe en dryfhout geplant is. Op die stoep het 'n man met sy rug na hulle die see dopgehou, vergesel deur 'n geel labrador. Toe hulle nader kom, het die man stadig omgedraai. Hy was breingebrand met langer hare en 'n netjies geknipte baard. Hy het jonger, meer ontspanne gelyk as wat Gustaf hom onthou het, en het net 'n kort broek en 'n wit linne hemp gedra. "Jy het lank gevat," het Rian gesê, 'n glimlag het sy gesig verlig. "Die verkeer was verskriklik," het Gustaf geantwoord en die glimlag teruggestuur voordat hy sy broer styf omhels het, asof hy bang was dat hy weer kon verdwyn. Lize het die toneel met trane in haar oë dopgehou, totdat Rian van die drukkie losgemaak het en gekniel het om op haar hoogte te kom, "So jy is die beroemde Lize. Ek het baie van jou gehoor." "En ek van jou," het sy geantwoord en hom nuuskierig bestudeer. "Jy lyk baie soos my pa. Net met meer hare." Die 3 het gelag en daardie geluid van gedeelde vreugde het blykbaar 'n nuwe begin verseël. Die labrador het nader gekom en die nuwelinge met belangstelling gesniffel. "Dit is Simba," het Rian voorgestel. "My visvang en filosofie vernoot. Kan ek hom streel?" Het Lize gevra en reeds haar hand na die dier uitgesteek, wat haar met 'n entoesiastiese stertswaai ontvang het. "Kom, laat ek julle my klein paradys wys," het Rian genooi en hulle na die hut gelei. Die binnekant was eenvoudig maar knus, rustieke houtmeubels, 'n paar boeke opgestapel, 'n hangmat in 'n hoek. Deur die oop venster het die seebries vrylik ingekom en die reuk van sout en die konstante geluid van die golwe gebring. "Het jy dit gebou?" het Gustaf gevra, beïndruk met die handvaardigheid wat hy nooit geweet het sy broer besit het nie. "Die meeste daarvan. Ek het hulp van die plaaslike vissers gekry. Hulle ken my as Reino, die eensame skrywer wat van die suide afgekom het om 'n boek te skryf." "En skryf jy werklik?" Rian het geknik en na 'n notaboek op die tafel gewys. "Ek het ontdek dat ek stories het om te vertel. Niks wat my beroemd sal maak nie, maar genoeg om my besig te hou." Terwyl Lize met Simba op die strand gespeel het, het die broers op die stoep gesit en die oneindige see voor hulle aanskou. 'n Gemaklike stilte het tussen hulle ontstaan, asof woorde onnodig was om alles uit te druk wat hulle gevoel het. "Hoe lank kan julle bly?" het Rian uiteindelik gevra. 2 weke. Daarna moet ons teruggaan. Lize het skool, ek het die maatskappy verantwoordelikhede, het Rian voltooi, sonder wrok. "Ek verstaan. 2 weke sal perfek wees. Genoeg tyd om vis te vang, te swem, die sonsondergang te aanskou en die gesprek op te vang. En daarna?" Gustaf kon die vraag nie vermy nie. Rian het na die horison gekyk, waar die lig en die see in 'n perfekte lyn saamgesmelt het. "Daarna gaan julle terug na julle lewe en ek bly hier aan. Vir nou. Eendag dalk, wanneer dit alles net 'n verre herinnering is, kan Reino Smit verdwyn en Rian Meyers kan weer verskyn. Maar nie nou nie." Gustaf het geknik en verstaan. Sy broer het vrede gevind in daardie selfopgelegde ballingskap. Dalk was dit nie die konvensionele gelukkige einde wat hy hom voorgestel het nie, met Rian wat triomfantlik na sy vorige lewe terugkeer, maar dit was op sy eie manier 'n gelukkige einde. "Jy weet dat jy altyd 'n plek by ons sal hê, wanneer jy wil terugkeer." "Ek weet. En daarom kan ek bly," het Rian geantwoord en geglimlag. "Want ek weet ek verloor julle nie regtig nie. Net leef in 'n ander hoofstuk van dieselfde storie." Op die strand het Lize met Simba gehardloop, haar gelag is deur die bries na die broers gedra. Die lig, 'n intense en wolkelose blou, het oneindig bo hulle gelyk, presies soos hulle van kleins af gedroom het. "Waar die lig altyd blou is," het Gustaf gemompel. "En die familie sal altyd familie wees, ongeag die afstand," het Rian voltooi en 'n bottel klapperwater opgelig in 'n stil huildronk op die toekoms, wat dit ook al mag wees. Einde van die storie.